Ek het een keer van die plaas af gekom. Ek's gewoonlik so 3-4 dae per week op die plaas. En dit was 'n Vrydagoggend en ek en sy gaan in 'n restaurant hier in Bloemfontein gaan drink ons 'n koffietjie en ons eet 'n middagete. En ek kom met my plakkies en my kortbroek en my T-shirt van die plaas af en ek gaan net so uit na hierdie redelike netjiese restaurant. En daar's 'n lastige vlieg gewees wat hier om die tafel sirkel en hy gaan sit op die muur en ek staan op, ek trek my krak uit en ek slaan die vlieg toe in die muur van die restaurant dood. Hierdie vlieg gaan my nie pla wees. En my vrou was tot in haar siel ingeskok. En net die volgende dag, die Saterdag, speel ons tennis. En professor Johan de Wet, wat die hoof van die departement kommunikasiewetenskap was, hy het saam met ons tennis gespeel. En hy gesels oor hulle departement en sê, is nou iemand wat weggaan, hy's op soek na iemand wat kan kom help klas. En my vrou sê vir hom, stel vir Albie aan, hy het nodig om weer tussen mense te kom. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Albie Grobbelaar, dis heerlik om vanoggend by jou huis hier in Bloemfontein te kuier. My ou tuisstad, baie dankie vir die voorreg om by jou te kuier en baie geluk met jou boek Historiese Almanak, onthou jy nog? Baie dankie Pieter, die voorreg is absoluut myne. Dis heerlik op jou as 'n ou Vrystater weer in Bloemfontein ook te kan verwelkom. Baie dankie. Albie, Historiese Almanak op radio het 'n baie lang aanloop, langer as wat ek oud is. Vertel ons eers van die boek. Hoekom het jy besluit om 'n boek te skryf? Hoekom het jy besluit om die radiopraatjies en jou rubriek in die Burger, onthou jy nog, soort van te verwerk in 'n boek en ek moet sê 'n dik boek van oor die 300 bladsye? Pieter, daar was heelwat luisteraars wat oor die jare wat 'n ou op 'n plek kom sê, wanneer gaan jy 'n boek uitgee met die praatjies, jy weet, so daar was bietjie van 'n behoefte geweest. Ag, en daar's maar natuurlik 'n klein bietjie uitlei, ook 'n boek het 'n permanensie aan hom, jy weet, wat 'n radiopraatjie half in 'n ou se kop nie het nie. Ek het 5 seuns en ons het 'n dogter, so in my agterkop sit, dalk gaan hulle dit eendag as hulle pa nie meer daar is, gaan hulle dit darm lees, jy weet, so om iets na te laat vir my kinders wat hulle kan dink, "Haai, dit was my pa gewees wat dit geskryf het." Speel seker ook 'n rol. So al daardie faktore dink ek dra by tot dit 'n ou by die punt kom wat jy 'n boek wil uitgee. Terwyl ek so deur die boek geblaai het en ook nou die laaste 3 jaar wat ons saamwerk met Historiese Almanak op RSG, het ek gedink, elke kind wat ooit 'n redenaarstoespraak maak, elke geskiedenisonderwyser, elke ouer moet eintlik die boek hê, want daar's 'n verbuisterende klomp stories en voorbeelde. So ek dink nie dis net vir jou kinders nie. Ek dink dit sal goed wees as elke kind in die land so 'n boek het. Hoekom dink jy is Historiese Almanak so gewild by die luisteraars en uit die aard van die saak dat dit op 'n boek uitgeloop het? Dit is 'n moeilike vraag vir my om te beantwoord. Ek dink mense het 'n behoefte aan iets wat hulle nie weet presies wat dit gaan wees nie en effens van 'n verrassingselement het. Ek probeer met die deurlopendheid van 5 praatjies per week om effens so onvoorspelbaarheid te hê. As hulle op maandagoggend luister na Calvin en die stigting van die Calvinisme of die vestiging van die Calvinisme, en Dinsdagoggend wonder, gaan dit weer iets oor die kerk wees, en ek praat oor Frank Sinatra se vrouens in sy lewe op 'n Dinsdag, die vrouens wat ook nie almal binne egtelik was nie, jy weet. So daardie soort van uiteenlopendheid. Ek het in my agterkop altyd die ou lese van die SAIK en ek dink dit kom van die BBC af, inlig, opvoed en vermaak, jy weet. So dalk skuif ek soms bietjie sterk na die vermaakkant toe oor, maar dan die volgende oggend sal dit weer 'n meer historiese geskiedkundige figuur wees uit die geskiedenis van Suid-Afrika. Ek probeer ook, en dit ek geleer oor die jare met luisteraars wat skerp krities gereageer het, om nie te veel oor byvoorbeeld dieselfde land te praat nie. Ek onthou in die ou dae, ek vertel altyd die storie, het 'n luisteraar, 'n ou oomie het vir die SAIK se topbaas geskryf nadat ek 3 oggende in 1 week oor iets uit Amerika uitgepraat, Amerikaanse president, die Amerikaanse burgeroorlog. Net so een sinnetjie, dit was nog 'n telegram gewees in daai tyd. Is Albie Grobbelaar 'n Amerikaner? Uitroepteken. So ek is bewus daarvan, mens kan nooit almal tevrede stel nie, maar ek probeer sterk afwisseling inbou. Dit moet onvoorspelbaar wees. Mense moet die oggend sê, "Wow, dis 'n interessante ding, ek het nie daaraan gedink nie," jy weet. En ek vermoed dis miskien iets wat hier en daar werk by luisteraars. Albie, Historiese Almanak is ongelooflik gewild by luisteraars, letterlik duisende luisteraars laai dit as 'n potgooi af ook. Dan nou nog die honderde duisende luisteraars wat daarna luister. Voor in die boek is daar bittermooi lofsange van Marietta Kreer, van Anton Goosen. Ek weet Anton Goosen laat weet my gereeld op WhatsApp as hy 'n praatjie van jou geniet het. Prof Anton van die kerk van Stellenbosch, daar's ook van hom woorde. Nou is dit in 'n boekvorm. Was die proses van 'n boek, dit bymekaar sit in 'n boek, was dit vir jou lekker? Dit was baie lekker. Dit was bietjie onvoorspelbaar geweest omdat ek nie gewoond is om met die geskrewe woord vir 'n
publikasie te werk nie. En ek het voelers uitgesteek en met Marlene Malan by Turks 5 publikasies wat toe uitgegee het. Ek het vir haar 'n e-pos gestuur en gesê, ek oorweeg dit, sou sy enigstens belangstel. En sy het onmiddellik met groot entoesiasme gereageer en daarna het ek my in sulke bekwame hande gevoel by die manier hoe sy die proses gedryf het. Ek het gedag, dis stuur die manuskrip in en so 'n maand later gee ons ou boekie uit aan einde van die storie. Dit was uiteindelik dink 11 maande gewees van die manuskrip verfyn, verbeter, heen en weer stuur. En sy het toe vir Gert Coetzee, die oud redakteur van Volksblad aangestel hier in Bloemfontein. Hy het ook 'n boek Lens verlede jaar by Turks 5 uitgegee. Nou Gert is 'n joernalis, 'n taalkenner, 'n aanvoeling vir wat lesers wil hê en hy het 'n groot bydrae gelewer daartoe om my radiomatige skryfstyl aan te pas vir die lesers se oog. En daar is 'n verskil. Ek dink jy as radioman besef dit ook. Jy weet, jy skryf anders vir jou tong en vir jou mond en vir die oor van 'n luisteraar as wat jy vir die oog en die lees van 'n leser van 'n publikasie skryf. Tipiese voorbeeld, ek sal gereeld klemtekens in my praatjies sit en woorde in swart letters afdruk wat ek wil beklemtoon of 'n langer pouse wil plaas en al daai soort van grobbelaar mannerismetjies om die spraakgedeelte reg te kry moet herskryf en aangepas word vir om dit in boekvorm te plaas. En dan die ander ding wat Gert baie spesifieke reuse bydrae toe gelewer het, was hy het die 86 rubrieke wat ek vir hulle gestuur het vir 'n manuskrip, het hy in 'n volgordes gaan plaas en soort by soort gesit en hoofstukke geskep. Die manier hoe hulle in die koerant verskyn en op radio uitgesaai word, is letterlik, soos ek net nou verduidelik het, elke dag totaal iets teens heeltemal iets anders. En Gert het dit tematies bymekaar gevoeg wat beter werk vir 'n boek. Die eerste afdeling is byvoorbeeld eie stories, 5 of 6 stories waarby ek self in 'n mate in die geskiedenis betrokke was as 'n joernalis. En dan is daar interessante sportstaaltjies en staatsmanfigure oor die wêreld. En Gert het fisieke lekker opskrifte ook en lekker terme gebruik. Politiek en polemiek. Politiek en polemiek, die soort van ding. So daardie proses was my heerlik as 'n radioman om die ander wêreld van die geskrewe woord en dan spesifiek die boek ook te sien. En dan net vinnig oor die foto's, ek dink daar's 171 foto's in die boek. Ek het aan die begin gedink dit sal vreeslik lekker vir my wees, daar so 'n paar fotootjies is en ek het vir Marlene voorstel, kan ons dalk 'n paar swart en wit foto's doodgewoon sommer op die bladsye afdruk, dit sal vir my nogal lekker wees. En ek gedink as daar so 5 of 10 van hulle in die boek gaan wees, ideaal, dit breek daarom die monotoonheid van net 'n swart en wit bladsy met geskryf op. En ons het uiteindelik met 171 geëindig en kopiereg moes uitklaar en seker maak ons skend nie kopiereg met die foto's nie. En dit was my baie lekker dat daar 'n sterk visuele element ook in die boek is. Albei, behalwe nou vir Historiese Almanak op RSG, is daar ook die rubriek in die Burger en ek dink toe Volksblad in beeld nog bestaan het, is dit daar ook gepubliseer, onthou jy nog? Hoe's daai proses vir jou, want dit is natuurlik heeltemal anders om dit vir 'n koerant te skryf soos jy nou gesê het en vir 'n boek en dan nou nog vir radio. Kan ek jou vertel hoe dit gebeur het? Ek het die Historiese Almanakke toe hulle uitgesaai is die eerste maal nou na ek teruggekeer het met die praatjies, het ek hulle elke dag ook op 'n Facebook groep geplaas, nagkantoor wat De Wet Potgieter bedryf daar, wat 'n klomp oud joernaliste is, en hy het 'n redelike groot klomp mense wat die bladsy volg nagkantoor. So ek het dit daar geplaas en dit het baie goeie reaksie gekry van mense. En toe het Willem Jordaan, die redakteur van die Burger, dit daar gesien, na seker omtrent 'n jaar wat ek hulle met foto's wat ek sommer self gesoek het daar geplaas. En Willem het kontak met my gemaak en gesê, sou ek lus wees om dit ook vir die Burger beskikbaar te stel as 'n rubriek in die Burger. En so die radiopraatjies toe 'n teenwoordigheid in die gedrukte media en in die koerante gekry, wat ek toe geleer het, weer eens die andersheid van skryf vir 'n koerant en skryf vir 'n radiopraatjie. Ek moes hulle herskryf vir die koerant en ek moes hulle rapsie langer maak. My tipiese lengte van Historiese Almanak is hier om by 520 woorde en vir die rubriek in die Burger is dit hier na 700, 750, 800 woorde toe. So ek het gaan ekstra navorsing doen, nog inligting bygekry en John Grant Munro, wat die uitleghoof is van die Burger, doen wondere elke week. Hy gaan soek die foto's en plaas die visuele elemente in die koerant. En hy het ongelooflike harde werk al gedoen om dit nie net weer eens koue woorde op papier te maak nie, maar foto's op verskillende maniere en afbeeldings op verskillende maniere in en rondom die rubriek op die bladsy te plaas. So dit was my vreeslike lekker uitlaatklep om ook dit wat ek op die lig doen te sien in die koerant. So net mense vra dit af en toe, elke rubriek in die koerant
was iewers al op 'n radiostasie ook gewees in 'n effense korter vorm. So dis herskryf vir die koerant. Jy is 'n uitsonderlike storieverteller. Jy is geweldig beskeie, maar ek onthou toe ek nog in Bloemfontein gebly het jy vir Bloemfontein Koerant sulke stories, sulke rubrieke geskryf en dit was ook ongelooflik interessant om te lees. Baie dankie, jy vlei die ou man hierso. Pieter, ja, dit was sommer die tipiese rubriek oor persoonlike goedjies, weet, dit was nie historiese rubriek nie, dit was sommer waarnemings van interessanthede rondom mens en so daad ek die ander genre van rubrieke probeer, die gewone rubriek van refleksie oor die wêreld waarin ons leef en nie die gefokusde kapstok van 'n historiese verhaal en 'n datum daaraan gekoppel nie. Maar dit was ook vir my baie lekker. Ons het 'n boekie daar ook uitgegee wat ons destyds vir die Kankervereniging vir kinders verkoop het. Ek het nie 'n sent van die boek wou maak nie. Ek sê die volle verkoopprys in die mense by die uitgewer OFM se uitgewerskant wat die Bloemfontein Koerant uitgee, hulle toe ook van hulle kant af alle kostes het hulle self gedra en die volle R100 per boekie het toe vir CHOC, the Childhood Cancer Foundation gegaan. Wat vir my lekker was om 'n gemeenskapsprojekkie te by betrokke te kon raak. Albei die navorsing vir historiese almanak, dit verstom telkens dat jy nie net 'n groot ding wat daai dag gebeur het sal sê nie. Ek dink Renske skryf ook dat dit soms verstommende stories is en feite is wat jy nie geweet het nie. Dit is nie noodwendig die Tweede Wêreldoorlog het nou begin of dit was D-Day of so nie. Jy weet, dit is ook daar, maar daar is baie ander vreemde, interessante stories wat deel is van die historiese almanak. Waar kom jy aan al hierdie stories? Dit word dalk bietjie van 'n lewenswyse dat my oë heeltyd soek na iets interessants wat ek dalk op die radio kan gebruik. Ek ontdek nou die dag in my eie rak 'n boekie wat ek totaal nie kan onthou waar ek hom gekry het en wanneer ek hom gekry het nie. Lang storie kort, MER se broer Fritz Rotman het in die Anglo-Boereoorlog geveg en hy het dagboek gehou en sy het 30, 40 jaar na die oorlog sy handgeskrewe dagboek in die Anglo-Boereoorlog het sy toe uitgegee en ek het die boekie op my rak kry en ek het hom deurgelees in 2 dae se tyd. En daar is soveel staaltjies wat nie in 'n tipiese geskiedenisboek staan nie, maar wat heerlik is vir 'n praatjie. So dit is miskien 'n tipiese voorbeeld daarvan. En dan gaan 'n mens natuurlik na die internet toe om datums te kry en bietjie by te skryf. Maar die soort dinge wat hy skryf daar wat 'n mens bloot nie van weet as jy histories kyk na veldslae en generaals en bekende goed wat gebeur in die oorlog, om af te sak hier van bo af en jy sit op die perd langs hom. En sy regisseur, want hy's nou 12 uur lank in die perd, hy sopnat gereën en hy het 2 dae laas geëet en hulle het 3 maande laas koffie met suiker gehad. Jy weet daai menslike goedjies. So ek soek altyd sulke goeders en daar's soveel daarvan beskikbaar as 'n mens eers begin om te kyk daarvoor en uit te kyk daarvoor. Maar ek dink mens moet 'n besondere aanvoeling hê om agter te kom dat dit kan werk vir 'n storie vir die radio, vir historiese almanak. Ek kan dalk net byvoeg, mense wat dalk gewonder daaroor, ek het 42 jaar terug die eerste maal dit aangebied, lank voor die dae van die internet in Kaapstad toe ek 'n jong onervare omroepertjie daar was. En ek het daai praatjies nog destyds uitgetik op my 2-3 ou tikmasjiene wat ek daai tyd gehad het. En sommige selfs met die hand geskryf as die tikmasjien se lint nie reg was nie. En die goed het altyd in leers gelê waar ons gebly het, 'n paar maal getrek daarna. En toe ons na hierdie huis toe getrek het waar ons nou 10 jaar bly, toe is hulle weg. Ek weet ek het hulle nooit gebruik nie, maar toe is hulle net weg en ek was half hartseer geweest, my goed wat vir my iets beteken bestaan nie meer. En 'n paar jaar terug toe maak ek buitekamer skoon en ek kry al daai ou leers met die praatjies kry ek buite in 'n groot kartondoos in die buitekamer weer. So ek het hulle toe bietjie weer mooi datumgewys bymekaar gesit en dit word ook nou 'n bron vir my. Ek beskou dit as 'n bron vir my. Ek kan hom nie net so gebruik nie. Hulle was heelwat korter daardie tyd. Sommige historiese feite het verander. So iets wat in die 1980s geldig en die waarheid was, is vandag nie meer so nie. Ek sal nou vir jou 1 of 2 voorbeelde noem. Maar dit is vir my heerlik om hulle ook as 'n bron te kan gebruik en letterlik daar agter by rekenaar te sit met hierdie stukkie inligting en te begin Google en rondsoek en bykomende inligting te kry oor die onderwerp of die persoonlikheid oor wie ek destyds daardie praatjie geskryf het. Dalk net die tipiese voorbeeld, dalk 'n maklike een om te verstaan van iets wat verander het. As 'n mens oor die Titanic sou geskryf het dekades gelede, sou mens gesê die skip is nooit opgespoor nie. Maar met moderne tegnologie is hy intussen opgespoor en kan jy nie meer sê van hy het vir altyd verdwyn nie. En dan ook interessanthede rondom individue.
Die een wat my nogal hard geruk het was Charles Lindbergh. Ek's 'n groot aanhanger van Charles Lindbergh. Daai boekie van hom, The Spirit of St. Louis, waar hy beskryf hoe hy oor die Atlantiese Oseaan gevlieg het. Die eerste solo-vlug in die geskiedenis van die lugvaart van Amerika af tot in Frankryk. Waar hy skryf van waar hy op die vliegveld, op die aanloopbaan sit in die gedreun en die gedrol van die seil waarmee die vliegtuig oorgetrek is langs om die mense wat na hom kyk en hy kan hulle oë sien, hulle dink hulle gaan nooit weer sien, hy gaan dit nie oorleef nie, maar die manier hoe hy dit beskryf, aangrypend, en ek het groot respek vir hom. En toe dit uitgekom in die 1990s, letterlik iets soos 30 jaar na sy dood, dat hy 7 kinders by 3 vrouens gehad het, van wie sy eie vrou nooit geweet het nie. Jy weet, so hierdie iets wat bykom, en in 'n ou se kop nou raak dit nou die prestasies wat hy behaal het, daai hele debat oor kan iemand se dade, sy slegte dade, sy goeie dade ongedaan maak. Jy weet, 'n ou spook in jou kop daarmee. Ek het dit nogal as 'n gevalle studie met my studente toe 'n klas gegee het behandel en ons het bespreek. Wanneer is die individu waaroor dit gaan se optredes wat dalk nie aanvaarbaar is nie? Wanneer kanselleer dit die goeie goed wat hy gedoen het? Kan dit die goeie goed kanselleer? Die Bob Hewitt tipe van geval, die Bill Cosby tipe van geval, jy weet, kan mens ooit weer na die Cosby Show kyk, wat 'n baie goeie televisiereeks was, sonder om met afskuw na die individu te kyk, jy weet. Maar dan as ek nou sou lees, sien dit is van 'n klassieke komponis wat 300 jaar terug dalk iets slegs doen, gaan ek nou ophou om daai klassieke musiek te geniet. So tyd speel 'n rol, die aard van die oortreding speel dalk 'n rol, maar dis maar bloot vir my 'n interessantheid in die betrokkenheid by verhale uit die verlede. Albei, ek het nou gesê, jy's 'n baie natuurlike en 'n baie goeie storieverteller. Is dit soort van in julle gene? Is dit in jou familie, in jou voorsaat, in jou pa en jou oupa en so aan? Pieter, ek weet nie. My susters, 2 van my 3 susters is ook baie lief vir skryf en albei goeie skrywers en een was jarelank, Anina Roux was jarelank 'n joernalis by verskeie tydskrifte en publikasies. By haar het ek ook goedjies opgetel wat dalk my geprikkel het. Ek dink wat by my 'n rol gespeel het, my liefde vir stories. Ons het vir 'n kort rukkie toe ek in Sebee was, graad 2 destyds, het ons in Pretoria in 'n woonstel gebly. My pa wat vir Volkskas gewerk en hy het as rekenmeester is hy toe hoofkantoor toe geneem waar hy moet opleiding kry voor hy sy eerste bestuurderspos op Vrede gekry het. So ons het in 'n woonstelletjie in Pretoria gebly. En daar was niks om te doen nie. Ons was op die 4de vloer gewees. Ek het in 'n klein stoepkamertjie geslaap. My 3 sissies het kamers gedeel binne. My pa het by hoofkantoor sy opleiding gekry. Ek dink ons het 3 of 4 maande daar gebly. Om een of ander rede onthou ek die adres. Hoek van Schoeman en Beckettstraat. Ek dink in Arcadia. En goeie ou daar is die vroeë 1960s gewees. Binne 'n week of 2 na ons aangekom het ek en my ma uitgewerk. Hoe kan ek met die bus by 'n biblioteek uitkom? En ek het stok alleen gereeld met die bus Kerkplein toe gery. Net so langs Kerkplein was haar 'n biblioteek en ek het boeke gaan uitneem. Maar dit was al wat ek kon doen, daar's nie plek om te speel nie. So ek het lees Trompie en Saartjie en al die tipe van boeke. So ek dink daar het die vroeë liefde vir verhale waarskynlik ontstaan. Vertel ons van jou ouers. Jy het nou gesê jou pa was 'n bankbestuurder in 'n stadium vir Volkskas. Jy het daai wonderlike historiese almanak nou die dag ook gehad oor Volkskas en die oom wat Volkskas begin het en so aan. Maar vertel ons van jou ouers, van jou pa en jou ma. My pa het uit die Suid-Vrystaat Lukhof omgewing gekom. Waar my oupa na wie ek vernoem is ook vroeërjarig bly. Hy's oorlede lank voor ek gebore is. En my ma het op Vrede groot geword in die Noord-Vrystaat. By ons toe later jare, toe my pa se eerste bestuurderspos in 1960 het ons toe Vrede toe getrek waar my ma groot geword het. My ma was 'n Nooi van Wyk. Haar broer is redelik bekend gewees in Pretoria, Dominee A.A. van Wyk, oom Bert, Dominee Bert van Wyk. Hy het 101 jaar amper oud geword en hy's 'n paar jaar terug oorlede. Lieflike, wonderlike mens. Sy was die jongste kind in hulle familie van 4 kinders. My pa by die Grobbelaars was die jongste van 8 kinders gewees. 6 broers en 2 sissies. Hy was die 6de boetie gewees. So die Volkskas opset, ek het nou maar in 'n Volkskas huis groot word. Hy het blykbaar aanvanklik by die Nederlandse bank gewerk. En toe vir die Afrikaner saak, hy het altyd gesê vir 'n laer salaris oorbeweeg na oom Bossie se bank toe Volkskas, jy weet. En Volkskas was absoluut ingebed in ons lewens in. My ma het 'n interessante staak en ek is so spyt dat ek nie toe sy gelewe het nog meer met haar gesels het in detail daaroor geweet nie. Sy was in 'n stadium voor sy en my pa getroud is. Hulle het in Johannesburg ontmoet. Het sy by die Transvaler as 'n sekretaresse gewerk terwyl Dr. Verwoerd die redakteur van die Transvaler was. Daai historiese jare toe Verwoerd hulle die
besoek aan Suid-Afrika doodgeswyg het in die Transvaal. Jy kan nie oor die Engelse koning skryf wat Suid-Afrika besoek. Sy het 'n tydjie lank het sy saam met Dr. Woodson, sy was nie sy sekretaris nie, maar in die klein spannetjie by die Transvaal het sy gewerk. Daar's 'n stukkie journalistieke raakpunt miskien. Toe ek is spyt ek het nie meer inligting oor die tyd wat sy daar was nie. Maar my pa tot met sy aftrede het hy vir Volkskas gewerk, later by hoofkantoor in 'n meer senior pos gewees, en hy het toe 'n plaasie gekoop rondom sy aftrede in die Lukhof distrik waar hy groot geword het. Nie die familieplaasie, maar 'n plaas daar wat vir hom absoluut wonderlik was. Ek het 'n tydjie ook deeltyds daar geboer. Ons het 35 jaar lank het hulle die plaas gehad, ons gereeld daar gekom. So dit was 'n groot vreugde ook om so iets van my wortels daar te kon ervaar. My ouers, pa en ma is albei op Lukhof begrawe en my oupa Grobbelaar en ouma Grobbelaar is albei ook in dieselfde begraafplaas begrawe. So dis 'n hele stukkie van my wortels wat daar lê. En net vinnig my twee oupas, ek is altyd trots daarop. Oupa van Wyk, my ma se pa, het soos oupa Grobbelaar vir die volle duur van die Anglo-Boereoorlog op komando gewees in geveg, bittereinders gewees. En oupa van Wyk het by die slag van Colenso, as ek nou reg het, geveg, en oupa Grobbelaar by die slag van Magersfontein. En dit was die twee groot veldslae in daai eerste Black Week het hulle dit genoem, wat die boere die Britte behoorlik bloedneus gegee het. So my twee oupas het albei in daai twee roemryke veldslae het hulle albei geveg. Daar's 'n foto in die boek wat ek oor my oupa Grobbelaar geskryf het, en daar's 'n foto wat my pa my Magersfontein toe gevat het in die 1990s. My oupa het hom as 'n klein seentjie van 6 of 7 Magersfontein toe gevat. My oupa het blykbaar soos dit maar gaan met soldate bittermin oor die Boereoorlog gepraat, maar hy het my pa wel as 'n klein seentjie Magersfontein toe gevat en gewys waar die loopgrawe was waar hy gelê het. En my pa het my toe in die 1990s het ek en hy saam Magersfontein toe gegaan. Wat nogal my aangrypend is, daar's 'n foto in die boek. My oupa se boesemvriend het langs hom in die loopgraaf gelê en hy's doodgeskiet met 'n bomskerf wat hom in die maag het en hy het hom doodgebloei reg langs my oupa. My oupa het niks oorkom nie. En ek en my pa het die naam van hierdie vriend van my oupa, J. Roos, ek dink dit was Jim Roos of Jimmy Roos wees, maar J. Roos op die gedenkteken by Magersfontein gekry. Dis 'n foto waar my pa met sy vinger so wys na J. Roos, die boesemvriend van my oupa wat langs hom doodgeskiet is daardie dag. Jy was die enigste seun, jy het nou gepraat van jou 3 susters. Ja, het my maar geboelie, jong. Eerste seun en die jongste gewees. Dit het later uitkom dat ek nie heeltemal beplan was. My ma die pram al weggegee wat my laaste seun was, en toe moet sy hom weer gaan terugkry by 'n vriendin van haar blykbaar. Maar hulle was tog lief vir my, dink ek. En hoe was dit om enigste seun te wees? En wat se tipe kind was jy? Dit sê dalk maar vir hulle moet gaan vra. Ek dink ek was 'n soet seentjie gewees oor die algemeen. Ja, ons het 'n baie goeie verhouding. My oudste sussie is 10 jaar ouer as ek, so ek het minder met haar te doen gehad, maar my jongste sussie Louise is so 3 jaar ouer as ek en ons het 'n baie naby verhouding gehad. My middelste sussie Corlina is 'n paar jaar gelede oorlede. Ag, ons is so tragies. Sy was met Gustaf Pinaar getrou, die joernalis en oud advokaat. Hy's ook oud Afrikaanse radiodiensman gewees. So sy is al oorlede, maar Anina en Louise leef nog al twee en ons is baie gehegte familie, so ons is na aan mekaar. Jy het nou genoem van Anina wat die blokraai gedoen het, maar jy was ook betrokke by die blokraai. Ja, ek het so tydjie lank het ek gehelp. Exwoord is die maatskappy gewees, so dit was ook 'n baie lekker ervaring. Ek is nooit 'n ou wat blokkiesraaisels ingevul het nie, maar dit was my toe heerlik toe ek nou geleer het hoe om dit saam te stel en wat jy uit duisende woorde uitkies om die reg te skryf. So was 'n baie lekker tydjie. Ons het 2 keer by die Vrystaatse Kunstefees blokkiesraai toernooie aangebied, wat ek dink 'n eerste in Suid-Afrika was, wat ook vreeslik lekker was, waar mense sit en teen die stophorlosie so vinnig as moontlik 'n blokraai moet voltooi. So dit was 'n baie lekker, en daarvoor dank ek aan Nina wat dit in ons lewens ingebring het. Albei, jy het baie rondgetrek. Was dit vir jou lekker of was dit vir jou sleg of was dit nou maar net dit is nou maar hoe dit is? In 'n sekere sin was dit maar hoe dit is. Ek dink ek was in 8 skole altesaam gewees, Pieter. Die een wat ek nogal moeilik vir my was is toe ons van Senekal af aan die einde van my standaard 8 jaar, wat is dit, graad 10, Vryburg toe getrek het. So ek is standaard 9 en 10, graad 11 en 12 op Vryburg gedoen. En dis hier in die middel van 'n ou se hoërskoolloopbaan en ek was baie gelukkig op Senekal geweest. En ek onthou daar was 'n storie, ek het goed gedoen in Duits en daar was 'n storie dat ek, as ek nie weggetrek het nie, 'n Vrystaatse beurs sou kry om 'n Duitse uitruilskoolier vir 'n vakansie in Duitsland te word. En dit het ek toe nou verloor toe ons Vryburg toe trek. So ek was 'n tydjie lank so 'n bietjie dikbek daaroor gewees. Maar ek was baie gelukkig op Vryburg. Die paar jaar op Vryburg in matriek was my besonderse jare ook geweest. So miskien maak dit mense 'n bietjie meer aanpasbaar as mens so baie rond beweeg.
Ons het altyd gespot en gesê die leuse van Volkskas is join Volkskas in See South Africa. Jy weet, die bestuurders is redelik rond verplaas, maar ek het positiewe herinneringe daaraan, nie negatiewe herinneringe nie. En was jy op skool baie lief vir geskiedenis? Dis 'n sensitiewe vraag. Ek gaan 'n lang storie kort maak. My geskiedenisonderwyser op Vryburg, meneer Blom, hy's nou al oorlede. Dis nou standaard 19 graad 11 en 12. Hy het in sy jonger dae het hy vir Griekwas vleuel gespeel. En hy het die eerste span afgerig en ek het nooit die eerste span gehaal nie, ek het tweede span gespeel. En ons oefen toe die middag en hy's toe nou nog redelike jong man, seker hier in sy laat 30er, vroeë 40er jare. En hy wil vir die eerste span se vleuel wys wat hy bedoel, hoe jy gaping vat en hoe jy hardloop met die bal. En hy kry die bal en hulle oefen teen die tweede span en ek tackle hom by die kantlyn uit oor die grond van die atletiekbaan toe laat hy nerve van sy been af moet krap. En ek dink nie hy het my ooit vergewe daarvoor nie. Ek onthou uit die laaste dag wat ons klas gehad het voor die eindeksamen matriek, het hy gesê klastoets, julle skryf nou 'n klastoets. En ons het die klastoets geskryf en sommer onder mekaar dit nagesien. En sy eerste woorde toe ons nou klaar nagesien, Grobbelaar, wat het jy? Ek sê 15 uit 20 meneer. Hy sê almal onder 16 kom saam kantoor toe. Toe kry ek 'n pakslag. So lang storie kort, ek het toe 'n E-simbool, ABCD E-simbool in matriek vir geskiedenis kry, maar dis nie meneer Blom se skuld nie, ek het misgespot. En lees en koerante en radio, was dit maar altyd ook deel? Ja, radio was deel van ons lewens van kleins af. My pa het altyd nuus geluister, altyd landbouradio geluister, jy weet, so die radio was altyd aan. My maat, as my pa by die werk was, soms stilletjies in die middag Springbok radio toe vir die vervolgverhale oorgeskakel, jy weet, maar Springbok was so half te na in die vyand, die Engelse en die advertensies en die goeders, jy weet, maar die ou Afrikaanse radiodiens was deel van ons lewens wees, so ek het daarmee groot geword, en ek was altyd lief vir radio wat die Staalburger, ek sal die vreugde wat ons as 'n gesin, wat die hele gesin in die aand in die sitkamer sit en Staalburger luister. My maale met die deploys van soetmelksvlei, ek was toen nog redelik klein gewees. Jy weet, so radio was ingeprent in ons lewens in van 'n vroeë stadium af. En die voorreg vir my as 'n jong mannetjie by die SAIK om daardie groot geeste te ontmoet, Vanus Rautenbach byvoorbeeld. Ek het wonderlike herinneringe aan Vanus. Ek meen hy was hierdie absolute heldefiguur wees, het geen verpligting teenoor my gehad nie. En hy het my met die grootste respek en belangstelling hanteer. Ek onthou dat hy het in 'n stadium, seker om sy ure vol te kry, later in sy loop, want hy het 'n besprekingsprogram met 'n ateliergas gehad in die aande eenmal 'n week. Ek kan nie onthou wat die program se titel was nie. En hy het een oggend vir my vra, hy wil graag vir my as gas die volgende aand hê. Maar hy het nooit vir my sê nie, wat ek toe nou agterkom het, is die ou wat die beroemde ou wat hy gekry het gekanselleer. So hy moet volmaak en hierdie jong omroep moet nou maar kom sit. Maar daai volle uur wat hy met my gesels het, het hy my na die belangrikste mens op aarde laat voel. Hy het waarlik belangstel, my uitgevra en nie net 'n stoppertjie wat in die plek van sy bekende gas moes gekom het. So het 'n baie mooi verhouding gehad. Later jare toe ek by Radio Oranje, OFM hier in Bloemfontein, se stigting betrokke was, het ons Vanus van Johannesburg af op die stasie se koste gevlieg Bloemfontein toe en hy het met Mani Kitching toe 'n lang kuiergesprek gehad en ons in die hotel almal saam gaan eet na die tyd. Ek het nog foto's van ons saam. Hy was toe al redelik aan die ouer kant gewees. So wonderlike herinnering en hy is die skepper gewees van Staalburger. Dit was vir my baie lekker om hom te kon leer ken. Toe jy klaar is met matriek of tydens matriek, het jy toe nou half geroepe gevoel, want jy het admissie predikant gaan swat. Ek het nog nooit ooit hierdie storie vertel nie, maar daar kan ek dit tog nou spottenderwys oor myself vertel. Ek het aan die einde van matriek, in die Desember maand van my matriekjaar, was soos die Sondag kerk toe, en daar was 'n besoekende dominee, en hy het vreeslik swak gepreek, en ek myself dink, ek is seker ek kan dit beter doen. Klink verskriklik arrogant. En die volgende Sondag toe preek dieselfde ou weer, toe het hy 'n pragtige preek, en dit voel toe vir my na 'n teken. Jy weet, die eerste gedink kan dit beter doen, toe was daar die mooi preek geweest. Maar toe ek eers weermag toe vir 'n jaar, Lens, Stalag Lens daar buite Lenasia. Groot word jaar. Mense sê dit so versittig, omdat daar soveel mense is wat moet wonde uit hulle weermag daar uitkom, maar ek was genadiglik nooit grens toe nie. Ek het oukies opgelei om lorries te bestuur, onder andere wat grens toe sou gaan, maar ek het in die ADK beland, die administratiewe dienskorp. Altyd deur die bollie was die uitdrukking vir die ADK gewees.
En dit was my 'n wonderlike jaar. Ek het mooi herinnering. Ek het 'n offisierskurs gaan doen, 'n offisier geword en dit kon ervaar. So ek het mooi herinneringe aan my militêre opleiding. Maar deur daai volle tyd in my agterkop het ek gedink ek wil 'n predikant word en ek het toe hier by Koffsies ingeskryf vir BA admissie, Grieks en Hebreëus. Alles goed gegaan. Ek het beter gedoen met die vakke as wat ek gedink het. Ek onthou ek het die Griekse boekie wat die handboek was in die hande gekry tydens my militêre diensjaar. Ek gedink ek wil so lank bietjie voorberei. En ons het letterlik op dag 1 alles wat ek in die army geleer het afgehandel en hulle het aangegaan na nuwe werk. So die militêre Griekse voorbereiding het nie vreeslik baie beteken nie. Maar toe het ek my BA graad gedoen en 'n jaar langer gebly om 'n honeursgraad in filosofie en wysbegeerte te doen. En toe ek tikkies toe vir so 6-7 maande om te gaan teologie swat. By die NG Kerk was dit destyds net die 2 teologiese skole, Pretoria en Stellenbosch. So ek is toe tikkies toe en ek het doodgewoon met die verloop van die maande besef, maar ek geniet nie die vakinhoud nie, ek geniet nie die kursus nie. En ek het begin vir myself vra maar moet 'n mens aangaan met 'n ding wat jy aanvanklik gedink het jou roeping is as dit vir jou nie voel of dit reg is nie. En ek het diep besin daaroor en gebid daaroor en met mense gepraat daaroor en ek het opgeskop toe. Waarna my pa vir my gesê het, jy het 5 jaar in die water gegooi, jy sal elke sent terugbetaal. Toe ek die pos by die SAIK kry, sê ek vir ek het studieskuld en toe skryf hulle vir my pa 'n cheque uit vir die geld wat ek hom geskuld. Tragies. Ja, vir 'n deel daarvan, jy weet, wat ek toe nou aan die SAIK rustig oor 'n tydperk by my salaris afgetrek is, maar my pa het gedink hy gaan hierdie hou vas hê op hierdie seun van hom wat opgeskop het. Maar was die 5 jaar in Bloemfontein of die voorgraads in Bloemfontein en toe die honneurs in filosofie of wysbegeerte, was dit vir jou lekker? Dit was my baie lekker. Ek was verskriklik gelukkig op universiteit. Koffsies, wel nou nog, maar die herinneringe aan daardie tyd op Koffsies is my kosbaar, absoluut kosbaar. Ek het die swattery geniet. Ek het allerlei byvakke en goed geneem. Wysbegeerte en sielkunde was my 2 hoofvakke. Ons moes net Grieks en Hebreëus tot tweedejaarsvlak hê. So die sielkunde het ek baie geniet en die wysbegeerte was my heerlik, so lekker dat ek 'n ekstra jaar honneurs toe wysbegeerte gedoen het. En ook 'n bietjie weier in die honeursjaar na die humanisme en die van die ander wysgerige denkerigtings te kon kyk en nie so sterk op die wysbegeerte van die wetsidee, die meer Christelike dooie weerd wysbegeerte nie. So ek het my studies baie geniet. Ek het Frans Pes geneem, ek het tik geneem in 'n stadium vir 'n ekstra vak. Jy weet wat ek baie dankbaar oor was. Ek het al spottenderwys sê die enigste vak wat ek nog ooit gebruik het na universiteit is tik. Maar ek was baie lief vir die tyd wat ek op die Vrystaatse Universiteit se kampus was. Die 7 maande wat jy op tikkies was, het jy klas gehad by Prof Heinz en by Prof Karel Boshoff en dis eintlik vir my 2 sulke teenpole om by klas te hê. Al 2 van hulle was Prof Karel Boshoff het sendingwetenskap aangebied en daar was sterk kerkhistoriese elemente wat daarin was en ek is lief vir geskiedenis. En professor Heinz, as ek reg onthou, het dogmatiek aangebied en dis die meer filosofiese kant van die teologie. So geskiedenis en filosofie was vir my heerlik, maar die klomp ander vakke het my net nie laat voel dis iets wat ek wil doen nie. En toe waar hoor jy van 'n pos by die SAIK of hoe dit gebeur? Jong, ek is toe nou van Pretoria af terug Bloemfontein toe, na ek opgeskop het. Ek is toe Julie maand daai jaar getroud. Ek en my vrou is toe uit mekaar. Sy swat nog finale jaar hier in Bloemfontein en ek is by tikkies. Toe kom ek terug Bloemfontein toe en ek het toe vir ek dink 2 maande lank boeke gestempel in die universiteitsbiblioteek vir R1 'n uur net om 'n paar rand te kan verdien. En ek het toe voelers of aansoek gedoen by die Volksblad vir 'n pos en by die SAIK. Die Volksblad het toe laat weet hulle kan my dalk 'n pos in Bethlehem aanbied, maar dan moet ek nou weer wegtrek. En toe het ek 'n groot dank aan my swaar Gustaf Pina wat toe by die SAIK gewerk het. Hy het toe gereël dat ek 'n omroeperstoets kom doen daar. Hy kon my nie verder help nie, so dis nie baantjies vir boetes, maar hy kon darm reël dat ek 'n omroeperstoets gaan doen in Johannesburg. In Johannesburg toe. En ek het die omroeperstoets met algemene kennis en alles wat destyds deel daarvan was gaan doen en dit toe deurgekom en ek het toe omroeperspos op die amptstitel was junior omroeper regisseur by die SAIK. Het ek toe in Johannesburg en ek het op die 2de September, ek dink die 2de September was die maandag gewees 1979, het ek daar in die toringblok van die SAIK ingestap. Maar waar het jy soort van begin besef jy hou van journalistiek of was dit maar omdat die kalf van die put was of hoe dit gebeur? Dalk so 'n bietjie van albei. Ek het op kampus wel op die redaksie van die Iroa gewees wat die studentekoerant is. So daar is die storie half geprikkel en ek was baie lief vir tale op skool en vir skryf. Jy weet, so opstelle in stories skryf was vir my altyd lekker geweest. So dis die naaste miskien in 'n beroepsposisie wat ek daaraan kon kom in daai stadium was 'n journalistieke soort van omgewing geweest.
So ek het nie groot geword hierdie seentjie wat op muurshope staan en uitsaai en dink hy gaan 'n omroeper word nie. Dit het letterlik skielik oor my weggekom en die meetsnoere het toe net daarna vir my in lieflike plekke geval. Ek is baie dankbaar daarvoor. My ou swaar Gustaf wat ek besoek het vroeër jare terwyl hy by die SAIK was, so ek het so 'n idee gehad waaroor gaan sy werk. En dit was vir my baie prikkelend en gelyk na, ja, dit lyk na 'n lekker omgewing hierdie, maar ek moet nou 'n dominee word. Jy weet, so dit tog 'n rol gespeel ook. Ek kom in die Kaap aan Johannesburg pos my toe Kaapstad toe na so 10 maande in Johannesburg omdat ek nie die mas opgekom het heeltemal na hulle behoefte nie. En Kaapstad is lekker ver weg en later as ek vertel, iemand het vir iemand daarbo gesê Stemmet sal hom regkry. Baas Stemmet was ons programorganiseerder in die Kaap gewees. Toevallig ook 'n Johan Stemmet, maar ek sê Baas Stemmet dat mense hom nie moet verwar met die sanger nie. Hulle is nie familie gewees nie. En ek onthou die heel eerste keer wat ek 'n streeknuusbulletin lees vir die Wes-Kaap. Toe ek uitkom by die ateljee, toe staan hy daar met sy vingertjie en hy wink vir my sê kom hierso. Kom saam kantoor toe en ek stap op boontoe en hy het op 'n groot bandmasjien, spoel tot spoel stoeder bandmasjien, speel hy my nuusbulletin terug. En hy trek dit uit mekaar uit. Jy kan nie die klem hier sit nie, jy moet dit so sit. Ek onthou soos gister, ek het die Amerikaanse staat Idaho, het ek Idaho gemaak in die nuusbulletin. Ek se plattelandertjie, ek het nog nie van daai plek gehoor nie. Maar hy het my uitgetrap en ek onthou hy het 2 goed gesê oor my stem en my spraak. Hy het vir my sê jy het 'n plat A. My A se uitspraakklank was plat. En jou esse is te sibilant, jy moet die mikrofoon skuinstraai as jy uitsaai. My esse het half gefluit, jy weet, so daai ou SAIK mikrofoon moet ek effens dwarsdraai. En toe het hy vir my gesê ek moet by Babs Lyker wat destyds 'n stemkunstenaar, Tannie Babs in die Kaap was. Ek wou haar lesse gaan neem dat sy my leer om my A's korrek uit te spreek. So ek kan nie fyn detail daarvan onthou nie, maar ek weet nie of dit maar 'n streek aksent was wat ek ergens gehad het in daai stadium nie, maar hy het toe vir my laat leer om my mond op 'n effens 'n ander manier te vorm dat die klanke nader aan algemeen beskaafde Afrikaans is wat dit was voor die tyd. Ek is hom innig dankbaar daarvoor. Albie, vertel ons van daai eerste dag, jy het nou gesê dit was September 1979, daai eerste dag wat jy by die SAIK ingestap het as 'n omroepregisseur. Joh, oorweldigend, absoluut oorweldigend. Hierdie beroemde mense om jou, jy weet die Engelse uitdrukking totally starstruck, jy weet ek was die Vanus Rautenbach, die Dr. Jan Skutte was daar, het Morkel van Tonder, bekende mense wat jy Daniel Kerstyn, ek bedoel as 'n klein seentjie het ek geluister na Daniel Kerstyn se nuusbulletin en nou sy my kollega hierso. So ons het daai tyd het jy jou opleiding gekry en jy het baie min op die lig blootgestel in die eerste paar weke. Maar ek onthou dit Leon van hierop. Leon onthou dit nie. Ek het eendag vir hom gevra want hy het met baie mense gewerk. Maar ek moes toe by hom sit. Hy het toe kontinuïteit gedoen en nuus gelees en ek moet toe een van my eerste keer dat ek in die ateljee sit ek nou oorkant Leon en hy gee vir my 'n klein stukkie programreklame wat ek kan lees wat 'n program het later die aankom. Hy's die anker kontinuïteitsman. En ek onthou dat hy het gepraat. Toe wys hy vir my so met sy vinger, nou sit my beurt. En ek het begin lees en dit het vir 4-5 sekondes nie 'n klank uit my mond uitgekom nie. So droog was my mond, so gespanne was ek gewees. Ek onthou ek het daar by die huis kom gedink ek moet liewer bedank. Hier gaan ek nie die mas opkom nie. So mens begin maar heel onder Pieter, heel onder. Het jy ooit vir Leon Schuster daar raak geloop? Ek het vir Leon goed geken. Leon het my probeer uitvang met sy vrypostige mikrofoon in 'n stadium. Ek wens so ek kan 'n opname kry, maar dit het my toe nie behoorlik uitgevang gekry nie. So dit is nooit uitgesaai nie, maar ek onthou hy het gebel. Ek het nie besef dis hy nie, maar hy het gemaak asof hy as ek reg onthou 'n gas was wat ek die dag 'n onderhoud mee sou voer in iets van die aard. En hy het gemaak waar die gas is en nie gelukkig was met die manier hoe ek hom hanteer het of iets van die aard. En ek het net vreeslik sê ek is vreeslik jammer meneer, kan ons dalk reël dat u weer inkom in die tipe van goed. So daar was niks uitbarstings wat hy kon gebruik. Maar ek het vir Leon goed geken. Ons is nou nog bietjie wat mense oor 'n afstand kontak kan hê. Ons is nou nog vriende en wat 'n ongelooflike uitsaaier en natuurlike komediant en uitsaaier. Groot respek vir hom. Jy het nou daan geraak, Albie, maar toe jy instap daar, jy het nou genoem van al hierdie groot geeste wat jy daar gekry het. Ek neem aan Nick Swanepoel was daar. Ja, Nick Vanus Rautenbach en so. Voel 'n mens geïntimideer as jy tussen hierdie mense wat eintlik in daai stadium was eintlik celebrities, om nou die Engels te gebruik, op die Afrikaanse diens, om tussen hulle te gaan sit en saam met hulle uit te saai? Mens voel geïntimideer, omdat dit so onbekend ook vir jou is. En dis soos filmsterre. Dis soos jy sê, die radiomense was soos Hollywood filmsterre daardie tyd gewees. Maar ek moet sê, nie een enkele een van hulle het ek 'n herinnering van wat my nie baie goed behandel het en ondersteunend behandel het en gehelp het met goed nie.
spangees en die interaksie tussen senior en junior mense bly my altyd by. Dit was 'n groot voorreg vir my om by sulke mense te kon leer. Ek en Nick het groot vriende later geword, besonderse mens gewees. Ek onthou een aand spesifiek, Nick moes die aandskof se nuusbulletins lees, en die 9uur nuusbulletin is nou een van hulle, en ek doen kontinuïteit toe, ek is nou bietjie meer ervare, so ek doen die aankondigings en speel die plate en druk die knoppies van die vooraf opgeneemde programme. En gewoonlik kom die nuusleser so 10 minute voor die tyd daaraan. En daar's geen teken van die nuuskantoor van bo af, ek dink hulle was een van die boonste figure, hulle kom af met die bulletin, sit hom neer daar vir Nick, 10-15 minute voor die tyd, en daar's geen Nick nie. En ek begin gespanne raak. En Nick stap, ek dink 30 sekondes voor 9 uur, en toe het hy gekuier by die Moths daar oor kan die straat by 'n paar pelle, en hy kom 30 sekondes voor die tyd aan, hy lees daai bulletin, absoluut foutloos, terwyl ek bibber en beef van die spanning, want as hy nie opdaag nie, moet ek die nasionale nuusbulletin lees, wat ek nog nooit gedoen het nie. Jy het nou nog genoem jy is toe Kaapstad toe, en daar het jy eintlik nog 'n jaar of 3 deurgebring. Ja, ek was so 3 jaar in Kaapstad, dit was absoluut my vormingsjare gewees. Ek het sulke goeie herinneringe daaraan. Bas Stemmet, wat ek genoem het, was 'n absolute mentor. Nie die wonderlike vriend mentor wat jy saam mee koffie drink en op sy ou dag nog kontak mee het nie. 'n Streng, bedonderde ou gewees, maar so ingestel op om sy mense te leer hoe om uit te saai en om reg uit te saai. Daai ou uitdrukking in die SAIK of die ou spreekwoorde destyds in al die ateljees gehang, ek weet nie of dit nog vandag so is nie, maak betyds seker, daar was seker plakate in elke ateljee, maak betyds seker, en Bas Stemmet het dit by ons ingedring, maak seker voor jy op die lug gaan. So die 3 jaar in die Kaap was 'n wonderlike tyd, was eintlik maar die kreatiewe tyd van my lewe, want ek het daarna in bestuur in beweeg en bitter min nog uitsaaiwerk direk gedoen. Ek is toe aangestel as programorganiseerder in Pretoria by die Afrikaanse diens, wat 'n bestuurspos was, en toe het ons Radio Oranje, het ek aangeroen en toe deel van die bestuurspan geword, wat die stasie in 1985 van die grond af op die lug moes kry, wat ook 'n wonderlike ervaring was. En daarna was ek meestal maar agter die skerms in bestuursposte. Ek wil so 'n bietjie stil staan by die tyd in Kaapstad, want daar het ongelooflike goed gebeur. Ek dink Historiese Almanak het jy ook daar oorgeneem waaroor ons nou sal praat. Maar jy het programme aangebied wat nou nog bestaan, ook skrywers en boeke. Ja, skrywers en boeke het lank voor my bestaan, maar ek was een van die aanbieders gewees in daai. Ek dink ek het skrywers en boeke so vir 2 jaar lank aangebied. Wat 'n wonderlike ervaring vir my as 'n jong omroeper was. Ek dink die rede was maar deels omdat die groot uitgewers almal in Kaapstad was. Hulle het gevoel is makliker, ek moet direk skakel by die uitgewers oor boeke wat uitgegee word. En daar was heelwat bekende skrywers in die Kaapse omgewing. Toe was my baie lekker om 'n program so skrywers en boeke aan te bied. Ek onthou net vinnig, Andrei Brink het 'n bundeltjie uitgegee, hy het sulke komiese rubrieke in 'n wyntydskrif gehad, wat oor wyngoeders gaan. En dis toe in 'n boekvorm gebind. Ek probeer dink wat die titel daarvan was, ek kan nie onthou nie. En ek het die boek vir Rykie van Reenen gestuur en vir haar gevra of sy dit vir ons sal resenseer. En toe sy dit teruggestuur en gesê, liewer nie. Iets in daai trant. Ek het nou nog iewers die brief wat sy groot verskoning vra, maar hierdie padboilertjie van Andrei gaan sy liewer nie resenseer nie. Iets in daai trant. En 'n ander baie interessante program wat jy aangebied het en wat ek dink jy saam met Corneels Breitenberg gewerk het, was oor rockmusiek. Ja, iemand het nou die aand 'n vraag daaroor gevra het, ons die boek bekend gestel het, Op die spoor van rock. Destyds het ons eenmal 'n jaar programvoorstelle gedoen en dan's van die nou goedgekeur en klomp is afgekeur. So elke omroeper het eenmal 'n jaar vir die jaarlikse programkonferensie programvoorstelle gedoen. En ek het aan die program gedink, daar was 'n program voor 'n paar jaar tevore Op die spoor van jazz gewees wat my kollega Nico Roos aangebied het. En ek het 'n liefde begin ontwikkel vir rockmusiek. Ek het nie vreeslike musiekkennis gehad nie, maar ek dacht, kom ons doen dit oor rock. En die Afrikaanse diens het in daardie dae nie swaar rock uitgesaai nie, glad nie, jy weet, en hulle het toe baie langtand gebyt aan hierdie voorstel, maar dit uiteindelik goedgekeur. En ek en Corneels Breitenberg het toe, ek probeer dink seker 2025, indien nie meer in die programme gedoen, wat ons letterlik op die spore van rock, van die pre-Elvis tyd af tot in die 1980s toe dit uitgesaai is gedoen. Corneels het al die tekste geskryf, wonderlike tekste. Ek het nou rukkie terug van gevra of hy nog afskrifte het, toe sê nee, dit was ook op 'n tikmasjien gewees, en ek het die kopieë wat ek gehad het vir omroepers gegee later jare om van die inligting te gebruik as hulle uitsaai, so ek het geen afskrifte meer daarvan nie. Ek het nog kasetopnames van 'n stuk of 4 of 5 van hulle wat ek af en toe op 'n ou kasetspelertjie luister. So ek het aangebied, maar dit was als Corneels se navorsing en sy inligting. Stukkie gesels oor geskiedenis en dan speel ons die plaat in. Vreeslike lekker ervaring en my horisonne oor musiek lekker oopgemaak met die program.
Jy het ook met baie skrywers en digters te doen gekry en ander bekende mense in jou werk daarso. Ek dink ergens gelees dat jy in 'n stadium self soort van ook starstruck was met iemand soos Sheila Cousins. Ja, die Sheila Cousins episode, Isak de Villiers doen nie Isak de Villiers. Hy het vryskutwerk vir die SAIK gedoen in 'n stadium. En hy het afkom Kaap toe om 'n onderhoud met Sheila te kom doen vir een of ander program. En ek was toe 'n jong omroepertjie, seker 6 maande na ek in die Kaap aangekom het. En daar was nie 'n tegniese man beskikbaar om hom te help. Hy kon nie self bandmasjien hanteer nie. So ek is letterlik basstem wat sê, gaan help jy vir Isak om die opname, jy weet. So ek het die bandmasjien, die oor, is nog die oorbandmasjiene gewees. Het ek gedra en vasgehou en ons in 'n hotelkamertjie insepen 'n uur lank met Sheila Cousins sit. Ek met oorfone en heeltyd die masjien dophou dat die klankpyle reg is en alles en hy en sy met die mikrofoon. En ek is so spyt ek het nie daai middag of daai aand notas gemaak van alles wat ek onthou nie. Want ek was bietjie gespanne omdat ek die tegniese goed wat ek nie heeltemal 'n boffin mee is nie moes hanteer het, maar dit was 'n ervaring gewees dat ek saam met hom en Sheila Cousins gesit het vir 'n hele uur wat hy gesels met haar oor haar lewe en oor haar loopbaan. Was jy nie ook in 'n stadium Frans Kraal toe na D. Opperman en Ek was na Jan Rabie toe, Jan Rabie by Onrus waar hy op ondersluit, juis vir skrywers en boeke, onderhoud rondom sy 60ste verjaardag. Ek het die dag voor sy 60ste verjaarsdag by hom en Marjorie Wallace, sy vrou, gaan kuier op Onrus met 'n bandmasjien en opgeneem. Ek het so rukkie terug 'n rubriek daaroor skryf. Ek dink nie hy's nie in die boek nie, maar ek hoop ons kan dalk eendag in 'n boek inkry. En daardie aand toe ek by die huis kom, het ek notas gemaak van die hele dag se kuier, want ek het middagete by hulle geëet. Ons het die oggend seker 10:00 begin gesels en rondgestap, uit my afgevat strand toe en te wys waar hy duik. Ek het in Marjorie se ateljee na haar skilderye gaan kyk, 'n absolute onvergeetlike ervaring saam met daardie twee mense die dag. En ek sal dit nooit ooit vergeet nie. Ek hoop die onderhoud is dalk nog in die SAIK se argiewe, want ek het nie 'n afskrif daarvan nie. Maar die onderhoud was maar 'n deeltjie van die dag se kuier by hulle. Daai gesels wat hy my vertel het van Yskriege wat daar naby in 'n huis bly, sy en hy se vriendskap, die veiligheidspolisie wat hulle dophou in die nag, jy weet die liberale skrywers, ervarings wat hulle in Parys en Europa gehad. Die mooi storieetjie wat ek al baie vertel het, wat mense dalk nog nie gehoor het nie, wat Marjorie vertel, toe Marjorie sy vrou aan die etenstafel. Sy vertel van dat Yskriege het vir 'n naweek kom kuier, toe bly hy 6 maande. En nou sit Uys en Jan Rabie onder in die sitkamer selfs en sy's bo in die kombuis besig om kos te maak. En hulle twee bespreek toe blykbaar sy nou later uitkom, bespreek hulle Opperman wat krities oor hulle werk is of iets van die aard. En kort sê hulle Opperman en sy dag dis 'n Afrikaanse vloekwoord en sy brand haar hand in 'n pan op die stoof en sy skree Opperman. Sy dag is 'n lelike vloekwoord. So dat met groot smaak die storieetjie vertel, dit onthou ek nog goed. Was dit in die Kaap wat Historiese Almanak onder jou beheer gekom het? Maar ek weet dit was ook moeilik want jy het eers 18 maande lank voor jy die eerste opname gedoen het, navorsing gedoen. Ja. Monitor destyds, wat 'n lang uitgebreide aktualiteitsprogram in daardie tyd, vroeg 1980s was. Monitor het net voor die 6:15 nuus in die oggende so kort insetseltjie van SAPA gehad. Ek dink dit was van SAPA gewees met 'n paar gebeure uit die verlede uit. Maar iets so 20-25 sekondes. En een van die nuusmanne het dit sommer aangebied, jy weet. En ek het om die geskiedenis belangstelling en toe al sterker in my binneste was, ek by myself dink, maar ek wens ek kan dit doen en 'n bietjie meer volledig doen as net hierdie kort stukkie. Vandag soveel jaar terug het dit gebeur. Vandag soveel jaar terug het dat gebeur. En ek het toe na Baas Stem toe gegaan en vir hom gesê, kan ek nie hierdie program doen nie? Ek sal dit graag wil doen, jy weet. In my agterkop ook, dis lekker sigbaarheid vir 'n onbekende omroepertjie 6:15 in die oggend as daar baie mense luister, jy weet, ydelheid. En hy het vir my gesê, ja, en hoe wil jy dit doen? Ek sê, nee, ek sal dit opneem en skryf en opneem en so aan. En hy sê, wanneer dink jy om te begin? Nee, kan ek volgende maand begin. Hy sê vir my, jy besef dat jy 5 dae 'n week, 52 weke per jaar, 'n praatjie moet kan lewer, wat gekoppel is aan 'n datum wat op daardie dag plaasgevind het. En ek begin sien, maar hierdie is bietjie groter as ek gedink het. En hy sê toe ook vir my, jy weet natuurlik, jy kan dit nie in werkstyd doen nie, jy sal dit in jou vrye tyd moet doen, jy weet. Toe het ek begin en datums bymekaar gemaak. Letterlik boeke, ensiklopedieë, biblioteke toe, tydskrifte, koerante. Ek dink ek was enige dokter of tandarts se nagmerrie, want ek het altyd in die wagkamer bietjie vroeg gaan en skeer ek stilletjies bladsye uit tydskrifte uit wat iets is wat ek dalk kan gebruik. So ek het toe datums in 'n ou dagboek aangeteken en na
18 maande, was omtrent 18 maande, het ek letterlik by elke dag van die jaar was daar 'n paar goed wat ek kan koppel. Ek het altyd die datum, die onderwerp en dan 'n bron, 'n primêre bron waaruit ek die inligting gekry het ek aangeteken. En toe het ek op die 2 Februarie 1982, dit was 'n maandag, die 1 Februarie was 'n Sondag, ek dink die 2de was 'n maandag, het ek my heel eerste praatjie aangebied. Dit was destyds maar so 'n minuut, rapsie oor 'n minuut lank gewees, nie die 3,5 minute wat dit later geword het. En ek onthou so goed, FDR, Franklin D. Roosevelt, sou die Sondag 100 jaar oud gewees het, die vorige dag, of op die tweede, ek is nie seker, maar die eerste praatjie het oor Roosevelt gegaan. En ek het met groot moeite, anders is vandag waar jy 'n paar knoppies druk in YouTube, gooi vir jou goed uit wat jy die klank van kan gebruik, met groot moeite die SAIK se argiewe voor die tyd genader en gevra of hulle 'n stemsnit van Roosevelt in hulle argiewe kan kry, waar hy oor Pearl Harbor gesê het, a day that will live in infamy, weet, ons het dit nou saam met daai eerste praatjie uitgesaai. Toe was ek gegryp gewees en ek het toe van daar af dit gedoen. Net vinnig, Baas Stem het elke praatjie vir die eerste 4-5 maande, moes ek voor die tyd by hom indien, dan gaan hy met my deur, kyk of hy dink die inligting is so right, dan sê hy, weet jy hoe om die woord uit te spreek, onthou jy spreek dit so uit, en dan spreek hy dit vir my uit, weet, en as hy klaar gemaklik is voor ek gaan opneem, maak hy sy JS handtekening op die praatjie, so ek het nou nog 'n klomp JS'e op, en toe het ek eendag weer laat gewees, wat dikwels met 'n omroep probeer, ek het nie my spertyd gehaal nie, en ek het op 'n Sondagmiddag moes ingaan om die Maandagoggend se praatjie te gaan opneem. Kaapstad moet dit, dis nie regstreeks nie, Kaapstad moet hulle stelsels met hulle dit Johannesburg toe voer oor telefoonlyne en goed, dis voor die Maandagoggend. En ek het oor Joe Louis gepraat, die swaargewig bokser Joe Louis, en sy bynaam was The Brown Bomber gewees. In hierdie Afrikaanse platlandse seentjie lees toe The Brown Bomber voor en The Brown Bomber agter. En toe het Stem met my ingeroep en sê, ek is nou klaar met jou, jy kan voortneek self, ek wil niks meer met die goed te doen nie, want hy het 'n oproep gekry oor my swak uitspraak. Was daar oor die jare baie reaksie van luister? Ek meen, nou kry ons WhatsApp boodskappe in die ateljee en SMS'e en so aan. Daai tyd moes hulle briewe en telegramme, dink ek het jy nou genoem. Postkaarte was nogal algemeen. Daar was nogal, en niks so lekker soos wanneer die baas vir jou sê, hier's 'n briefie vir jou en is iemand wat sê hy het gehou van wat jy gedoen het. Die lekkerte was ook dat mense dikwels inligting bygevoeg het, wat nou nog gebeur, maar nou is dit blitsvinnig om dit te doen. Hulle dalk die persoon oor wie ek gepraat het geken, of sy kind geken, en dan hulle 'n staaltjie by, wat ek dan op 'n ander tyd kan gebeur. Maar die twee goed wat ek geleer het, baie sensitief is, waaroor ek bitter negatiewe reaksie gekry het. Die een is, jy moes nie in daai tyd sleg praat van die Duitsers en die Nazis en Hitler nie. Daar was altyd iemand wat nog 'n pro-Duitser, jy weet, die Afrikaner en die Duitser was voor Hitler se tyd baie na aan mekaar gewees. Ek het eenmaal in 'n praatjie genoem van die 6 miljoen Jode wat dood is en wat vermoor is deur die Nazis se uitwissingsveld tog. En toe 'n luisteraar uit Namibië, uit Suidwes-Afrika, het daardie nog vir my geskryf, en ek onthou hy het gesê, lank lewe die Derde Ryk, the Third Reich van Hitler. En hy het my gesê, so sleg dat die see nie sal skoon was nie, jy weet, en ek sal brand in die hel vir hierdie valshede wat ek verkondig oor die Duitsers, jy weet. Daar's nie 6 miljoen Jode dood nie, daar's net 31,000 dood, iets van die aard, jy weet. So ek het soos my ma my geleer het, vir hom toe 'n briefie gestuur en sê, baie dankie vir u belangstelling, ek waardeer dit, ek hoop jy gaan nog lekker luister na my praatjies. En dan Paul Creer. Jy moenie iets slegs oor Paul Creer, president Paul Creer sê nie. Nou, ons vrystaters wat president MT Steynmanne is, jy's ook mos 'n Steyn, jy sal weet waarvan ek praat. Ons het dalk bietjie meer krities oor president Paul Creer, jy weet, en daar was met maar allerlei stories rondom hom waar mense spiders en perdekarre persent gekry het met die Delagoa spoorlyn en al die soort van goeders, konsessies en dinge. Jy moenie iets daarvan op die lig sê nie. Daar's 'n klomp Transvaalers daai tyd nog wat in jou inklim en vertel, hoe durf jy hierdie goddelike man wat ons volk gelei het, sleg maak, jy weet. Ek onthou die een spesifieke ene, het 'n professor van Unisa vir my 'n briefie gestuur en my uitgetrap omdat ek as 'n paragraafie in 'n praatjie iets gesê het van die goed wat rondom Paul Creer gebeur het. En ek kon toe vir hom terugskryf, professor, baie dankie, ek waardeer u terugvoer. U moet dalk met u kollega professor so en so by Unisa gaan praat, want ek het al die inligting wat ek gebruik het uit 'n artikel wat hy vir Insig geskryf het gekry. So gaan gesels gerus met u kollega oor dit waarmee u nie saamstem nie. Albie, hoe lank het die Historiese Almanak daai tyd aangegaan en jy moes letterlik seker duisende van hulle gedoen? Ja, daar was 'n paar onderbrekings, maar ek het dit van 1982 met hier en daar 'n onderbreking tot in die middel 1990s gedoen. Toe ek lankal nie meer lid van die Afrikaanse radiodiens was, ek het dit altyd vryskut gedoen. En
Ja, dit was seker so 12, 14 jaar lank gewees, maar met 'n paar onderbrekings wees. Dit ook soms geskuif. In 'n stadium was dit voor die 7:15 nuus, later was dit na die nuus gewees, later was dit net voor die 8 uur nuus in die oggend, so dit soms op verskillende tye beweeg. Maar ek het oor die jare waarskynlik 'n hele paar duisend praatjies geskryf. Goeie ou dae. Geniet jy dit nog, as mense dit so lank al doen? Ek geniet dit. Dit is my heerlik hier op my ou dag om nog so ietsie te kan probeer lewer wat hier en daar 'n glimlag of 'n warm gevoel by iemand kan skep. So ek doen dit vir die liefde van die saak en dit beteken vir my ongelooflik baie dat ek nog die voorreg het om dit te mag doen. Mens moet maar altyd besef van ergens kom 'n dag wat jy dit nie meer kan doen nie. Ergens kom 'n dag wat mense nie meer gaan hou van wat jy doen nie. Jy weet, so terwyl dit nog aanvaarbaar is dit vir my 'n groot voorreg om nog so iets te kan doen. Het jy 'n gunsteling storie of 'n gunsteling feit of 'n gunsteling storie wat jy kon saamstel vir historiese almanak? Daar's 'n hele paar waarskynlik, Pieter, maar die een wat altyd in my gedagtes inkom as ek terugdink wat regtig helder en duidelik is die verhaal van The War of the Worlds, die drama van H.G. Wells, die skrywer. Hy het dit in die 1890s geskryf. Dit was een van die heel eerste wetenskap-fiksieverhale. En in die 1930s het 'n jong omroeper in New York, Orson Welles, wat later die bekende akteur en rolprentregisseur geword het, hy het dit toe verwerk vir 'n radiodrama. So Orson Welles het H.G. Wells se storie 'n radiodrama gemaak. Hulle het dit uitgesaai in New York in 1938, kort voor die Tweede Wêreldoorlog. So die oorlogswolke het al begin opsteek. En die verhaal is breedweg soos die fliek met Tom Cruise, dink ek speel die hoofrol in die fliek The War of the Worlds. Dis marsmannetjies of mense wat van 'n planeet afkom wat op die aarde land. Hy het daardie radiodrama so oortuigend uitgesaai. Onthou, dis voor die koms van televisie in Amerika. Radio was absoluut die plek waarheen mense vir inligting en vermaak gegaan het. Dat duisende luisteraars geglo dit het regtig gebeur. Terwyl dit, want hulle het regstreeks uitsaai, was nie 'n opname gewees nie, in die ateljee. Terwyl dit uitsaai het mense uit die stede uit begin vlug. Daai tyd was dit nog 'n netwerk na 'n verskeidenheid radiostasies toe. En dis bietjie oordryf deur die koerante na die tyd, maar daar's duisende mense letterlik dae en selfs weke later uit die berge gehaal wat wou wegvlug vir hierdie gruisame marsmannetjie figure uit die buitenste ruim uit. En Orson Welles het elke oomblik van die aandag geniet wat die koerante geskryf het. Ek het in 'n artikel gelees, daar was meer as 10,000 berigte internasionaal oor daardie uitsending van The War of the Worlds uit New York uit daardie aand. Die interessante is dat hulle het 4 keer die program onderbreek om te sê, vir die luisteraar sê, hierdie is 'n verwerking van 'n fiktiewe verhaal deur die skrywer H.G. Wells en baie duidelik vir mense laat verstaan dis fiksie, dis 'n storie wat uitgesaai word, maar die spel en die oordra van daardie verhaal was so oortuigend dat mense dit vir soetkoek opgeet. En ek het op die storie afgekom toevallig in die SAIK se biblioteekie in Kaapstad in Seep, en daar was 'n biblioteek gewees en ek het 'n boek deurgeblaai op soek na stories te kan uitsaai, en daar het ek die eerste maal toe op hierdie storie afgekom. Vandag kan mens op YouTube onderhoude met Orson Welles sien daaroor, en ou koerantberigte kan 'n mens naslaan daaroor. Dit is altyd vir my, omdat dit die krag van radio as die medium wat op die verbeelding aanspraak maak, die klassieke theater of the mind, die teater van die verbeelding. Mense hoor dit en jy bou jou eie prentjie op wat jy hoor, en dit was vreesaanjaend, so goed was dit gedoen geweest. Ja. Ek het ook 'n gunsteling storie, ek dink is in die boek ook, die dansery. Ek dink dit was na die depressie, toe hulle daar in Amerika dansmarathons. Dit is 'n aangrypende storie, en ek onthou baie goed, ek het hom ook die inligting klompie jare terug op afgekom. Dit was in die tyd van die depressie geweest, wat mense nie werk gehad het nie en nie geld gehad nie, en toe iewers het iemand gedink om hierdie dansmarathons aan te bied, en die wenners wat dan die langste kan dans, het 'n prys gekry van 'n paar $100 of iets in daardie stadium. En ek kan nou nie die fyn detail, maar mense het letterlik weke aan een met 'n 10 minute breek na elke uur omtrent gedans en in mekaar geval na die tyd. Daar selfs mense dood as gevolg van hierdie dansmarathons. En ek haal in die storieetjie die rolprent ook aan wat Jane Fonda en Michael Sarrazin was die 2 akteurs wat die hoofrol speel. Ek wil hom graag weer kyk, ek het hom jare terug gesien. Dit was 'n verwerking gewees van wat daardie jare gebeur het. Die rolprent se titel was They Shoot Horses, Don't They? Dis die titel van die fliek, en die implikasie daarvan is, as 'n perd so moeg is of so in duie stort, word hy doodgeskiet, jy weet, en hoe hulle hele tyd op die dansvloer
die dood aan hulle gedagte is soos hulle moer en moer begin word. Aangrypende fliek en dit het nogal op met pathos daardie dansmarathons uitgebeeld van destyds. Albei, behalwe dat ek agterkom jy hou baie van flieks en so aan, maar dit voel vir my daar's ook 'n passie by jou of 'n baie groot belangstelling in lugvaart en allerhande dinge wat met lugvaart te doen het, tot was dit iemand hier by Beinsvlei wat die eerste vliegtuig probeer bou het in Suid-Afrika of so iets. Maar lugvaart is 'n groot tema ook in baie van die praatjies. Ja, jy's absoluut reg, Pieter. Ek dink ook omdat ek in 'n vroeë stadium met my navorsing op 'n paar baie mooi stories uit die geskiedenis van die lugvaart afgekom het. Die Rooi Baron wat in die Eerste Wêreldoorlog Manfred von Richthofen geveg het. Jy weet 80 opponente neergeskiet het voordat hy self afgeskiet is en hy was 23 jaar oud toe hy dood is, jy weet. Charles Lindbergh natuurlik een van die vroeërs wat ek reeds genoem het. Maar dan die persoon wat die heel eerste vlieënier was, die heel eerste mens was wat deur die klankgrens gebars het, was 'n vegvlieënier in Amerika wat ook in die Tweede Wêreldoorlog geveg het en 'n hele paar vliegtuie afgeskiet in die Tweede Wêreldoorlog. Sy naam was Chuck Yeager. En sy verhaal is 'n aangrypende verhaal. Die militêre omgewing waarin hy opgelei is, het destyds alle inligting so stil gehou dat dit letterlik 'n paar jaar nadat hy deur die klankgrens gebars het, eers bekend geword het. Jy weet, vandag is swerm joernaliste en fotograwe op iemand af wat 'n groot prestasie het. En Chuck Yeager het die mooi storie vir my, daai boek The Right Stuff, is daar 'n hele hoofstuk wat aan hom afgestaan word, die boek wat oor die vegvlieëniers van wie 'n klomp later ruimtevaarders geword het, die boek handel daaroor, maar daar's 'n hele hoofstuk oor Chuck Yeager. Hy het die aand voordat hy die aanslag op die spoedrekord sou gemaak het hy en sy vrou, Glynis, sy jong pasgetroud Glynis, hulle by die lugmagbasis daar in die woestyn ergens by 'n kroegie gesit en 'n paar doppe weggeslaan saam met 'n klompie pelle. En laat aan toe sê hy vir sy vrou, kom ons gaan ry 'n bietjie perd in die maanlig, jy weet, dis die aand voordat hy die volgende dag moet, of 2 dae voor hy moet die vlug aanpak. En in die maanlig jaag hulle in, die perd steek vas by 'n hek en hy gooi vir Chuck Yeager af, laat hy aan die ander kant val, 2 ribbes breek, sy regterarm so seker dat hy nie sy regterarm kan beweeg nie. Maar hy wil nie die geleentheid misloop om die volgende dag die eerste mens in die geskiedenis te word wat vinniger as die klankgrens, vinniger as die spoed van klankvlieg nie. En hy gaan praat toe met 'n hy toe eers op by 'n ander dorpie en weg uitgekom het, iemand hom stilletjies toe gevat om by 'n dokter te kom wat hom nie ken nie, want hy kan nie na 'n militêre dokter toe gaan, dan gaan hulle onmiddellik dit kanselleer omdat hy sleg beseer is. En die dokter het vir hom gesê van hy moet maar baie stil bly, die arm vir 2 weke glad nie gebruik nie en hy moet verkieslik maar 'n armband ding dra wat sy arm in kan rus en hy moet glad nie om inspann nie dat die ribbes kan herstel. Hy moet maar heelwat lê op 'n bed. Hy gaan toe na 'n vriend van hom toe wat een van die ingenieurs is daar en hy sê vir hom, luister, ek het bietjie seer gekry, maar ons moet 'n plan maak. Soos ek nou gedink het, die enigste ding wat ek nie kan doen is ek bo uit die hoofvliegtuig uit afklim in hierdie kleiner vliegtuig wat onder aan die groot loodsvliegtuig, die launchvliegtuig hang. As ek afklim in die kajuit, die een ding wat ek met my regterhand moet doen is om die ruit bokant my met die regterhand toe te trek. Kan jy my help dat ons iets praktiseer? En die vriend van hom sê toe 'n stuk van 'n besemstok gaan werk en hy saag 'n stuk in die skure waar die vliegtuie staan, saag hy 'n stuk van 'n besemstok af en hulle oefen toe en hy kan met sy linkerhand die besemstok aan die regterkant vat en die dakkie toemaak. En hy het met daai gebreekte ribbes, 'n regterarm wat nie kon werk nie, het hy daardie dag afgeklim in die vliegtuig waarmee hy die rekord verbeter het. Hy het die venster toegekry met die besemstok en hy het in die geskiedenisboeke ingevlieg daardie dag. Dit bly vir my 'n verskriklike mooi storie. Maar albei, alle paaie lei na Bloemfontein uiteindelik, maar jy het op die ou en toe Bloemfontein toe gekom, nadat jy eers vinnig Pretoria toe, soos jy nou nog genoem het, en hier het jy 'n splinternuwe radiostasie saam met Christo Olivier en Bill Otto, dink ek, begin as advertensiebestuurder, wat daai tyd nog 'n SAIK radiostasie was, Radio Oranje. Ja, dit was 'n baie groot voorreg geweest. Ek was lus vir 'n avontuur en dit het my geklink om uit niks uit nie 'n nuwe radiostasie te begin. Boord lekker wees. Ek was daai stadium so gesê die junior bestuurspos in Pretoria gewees by die Afrikaanse diens. So ons het in 1985, vroeger in 1985 begin hier by die SAIK en toe op die 1 Julie 1985 het ons op die lug gegaan, maar daardie tyd net in die aande en dis genoem die Vrystaatse uitsendings van Radio Hoofveld. Jy weet, die amptelike naam Radio Oranje sou eers op die 1 Januarie 1986 inkom.
Maar ons toe nou te duiwel daarmee, en na so 'n paar weke het ons so stilletjies die naam Radio Oranje begin inglip op die lig wat ons nie veronderstel was om te doen nie. Maar wonderlike tye. Christo was 'n fantastiese persoon om as ons leier te gehad het. Sy kundigheid, sy integriteit is absoluut iets wat 'n mens kon nastreef. Bill Otto was 'n Engelsman van Johannesburg af wat by 702 gewerk het as 'n verkoopsman. So ons het daai kundigheid rondom advertensies waarvan ons niks geweet het as ou Afrikaanse diensmanne. Ek en Christo is al twee ou Afrikaanse radiodiensmanne gewees. So daai leemtes wat ons in ons kennis oor bemarking en oor advertensies gehad het Bill wonderlik aangevul, want dit was 'n kommersiële stasie wat moes geld maak. So ons het toe Radio Oranje begin en is nou 40 jaar later en ek het pragtige herinneringe daaraan. Ek kan dalk net vinnig noem dat terug na ons onderwerp rondom die historiese almanakpraatjies. Ek toe nou bestuurder, ek is toe programbestuurder by Radio Oranje. Toe ek nou nog vir 'n tyd lank aangegaan om op die ander radiostasie, die Afrikaanse diens van die SAIK, historiese almanakpraatjies aan te doen. My personeel het nie baie daarvan nie, maar jy werk nou vir Radio Oranje, hoe kan jy vir die ander stasie ook? En toe rondom die tyd van die Artes toekennings, het hulle toe vir my 'n spesiale toekenning by 'n funksie wat hulle gereël het gegee, wat hulle 'n blartes genoem het, 'n sertifikaat, 'n blartes. Ek het hom opgehang, hy hang hier in my studeerkamer ergens. En daarop staan geskryf aan, hulle wil baie dankie sê, hierdie blartes word aan Albie Grobelaar oorhandig, met groot dank vir die manier waarop hy op sy afgesaagde aanbiedingstyl daai simpel praatjies op die ander radiostasie doen. En met sy eentonige gesaanik nou reeds saag om luisteraars by daardie stasie weg te dryf sodat hulle na Radio Oranje kan luister. Goeie ou dae. Ek wil net nog twee name noem, Mani Kitching en Jolene Du Plessis was ons eerste twee omroepers gewees daar en ag, die manier hoe hulle daardie stasie hulle eie gemaak het en luisteraars absoluut die vreugde van radio van 'n plaaslike stasie gegee het is. Ek kan boeke skryf daaroor. Dit was 'n groot voorreg om met hulle betrokke te wees. Albie, maar as jy nou so met 'n radiostasie amper uit niks uit moet begin nie, hoe dit verskil dan nou van die Afrikaanse diens, weet nie was dit al Radio Suid-Afrika nie, maar sê net maar van die nasionale Afrikaanse diens, hoe dit verskil of hoe was die aanslag anders wat jy gevolg het, veral met programme? Ja, ek dink as 'n mens die twee vandag langs mekaar sou, die Afrikaanse diens van destyds en die Radio Oranje van destyds, is daar baie ooreenkomste. Ek meen ek en Christo het altyd ons enigste ervaring was uit die ou kultuur openbare uitsaaier-diens, die Afrikaanse diens gewees. Maar die verskil was dis plaaslik. So ons kon met die mense om die hoek praat, met die slaghuis op Appington kon ons praat. Die SAIK het in daardie stadium onmiddellik toe met die plaaslike programme wat hulle uitgesaai het voor hierdie stasies begin het gestaak. So daar was nie meer 'n streek nuusbulletin gewees nie. Radio Oranje het daardie funksie oorgeneem. So die Afrikaanse radiodiens het heelwat plaaslike programme gehad wat weggebreek het van die hoofsendernetwerk af vir 'n provinsie. Die Wes-Kaap het sy programme gehad, die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, hulle is in die Vrystaat, hulle is in, so daardie programme het verval en ons het amper half die plaasvervanger geword. Maar ons was waarskynlik baie naby aan die soort klank wat die Afrikaanse diens daai het gehad. Koenie de Villiers het vir ons uitsaai en Koenie het met 'n hoorbeeld op 'n kommersiële diens het hy 'n artes gewen daai tyd. Hy het 'n hoorbeeld, ons het 'n hoorbeeld van 'n halfuur uitgesaai, 'n radiodokumentêr en Koenie het 'n artes gewen daarmee, jy weet, so geleidelik het dit meer die klassieke kommersiële klank begin kry, meer musiek, minder spraak, maar daardie eerste paar jaar was nog baie naby aan die klank van die ou Afrikaanse diens. En was dit in daai tyd wat jy toe nou televisie toe is? Nico van Buurik was die televisieverslaggewer in Bloemfontein gewees. En Nico is toe verplaas of hy het getrek Johannesburg toe en sy pos gaan toe oop. Ek dink is 1987, dit is reg. En ek was lus na al die agter die skerms werk en die bestuurswerk, was ek lus om iets kreatiefs te doen en ek by myself dink, nou kan 'n mens prentjies bysit by die goeders wat ek by radio doen. Jy weet, dis hierdie voordeel van die visuele ook. En ek het toe aansoek gedoen vir die pos en ek het die pos toe gekry. Die amptelike titel was nuusredakteur televisie SAIK Bloemfontein, maar dit was nie 'n bestuurspos nie, dit was letterlik verslaggewerspos, by tye self my eie kamerawerk gedoen en die soort van ding. En dit het ek omtrent vir 2 jaar lank gedoen. Ek sou waarskynlik baie langer daaraan gebly het, maar toe is Christo Olivier bevorder tot streekdirekteur en die pos radiohoof van die Vrystaat en Noord-Kaap het toe oopgaan en ek het dis 'n guldige geleentheid om in 'n meer senior
pos in te beheer. So ek het toe aansoek gedoen vir Christo se pos in dit gekry na so 'n bietjie minder as 2 jaar by televisie. Maar ek het wonderlike herinneringe aan daai. Ek is so dankbaar ek het die kans gehad om bietjie televisiewerk te doen. 'n Paar groot geleenthede in daai tyd gehad wat groot nuusstories wat toevallig in daardie tyd gebeur het, die vloede in die Vrystaat wat Bloemfontein in 'n stadium heeltemal van die buitewêreld afgesny het in 1988, die Paus se besoek aan Lesotho wat 'n nasionale internasionale storie was. Dis als goed wat ek die geleentheid gehad het om dekking aan te gee. 'n Tronkopstand by Goedemoed waar 'n klompie gevangenes van die bewaarders aangeval het in Minister Kobie Coetzee met 'n helikopter so toe gevlieg het, ons in die nag gery het om die ding te gaan dek. Die tipiese nuusstories, treinongelukke, 'n hele paar treinongelukke wat ons gedoen het. So ek het letterlik die hele spektrum van nuus het ek mee te doen gekry. Daar was ook 'n vliegongeluk dink ek by Henneman. Ja, hy's toevallig ook in die boek Pieter, nou dat jy dit noem. Ja, dit was die vlug met die jokkies, 'n Dakota van die ek dink was 'n huurvlug, ek dink nie was 'n SAL vlug gewees nie. 'n Klompie perdejokkies wat aan 'n perdewedren in Bloemfontein deelgeneem het op die Woensdag of die Donderdagmiddag. En die vliegtuig het geval buite Henneman in 'n mielieland. En ek onthou ons redakteur Willie Lindstrom het my die aand hier by 9:00 rondgebel toe sê ek en David van der Sand, David was daai tyd ook saam met my gewees. Ons moet uitgaan, David sal die kamerawerk doen, ons moet hierdie storie gaan dek. En ons is in die nag hier weg, al wat ons weet dat 'n vliegtuig naby Henneman geval. En uiteindelik by die polisie inligting gekry en daai volgende oggend kon ons op die toneel toe staan nou al klomp koerantmanne wat ook deur die nag gekom het, kon ons daar gaan stap tussen die wrakstukke. Ek sal in my lewe dit nooit vergeet nie. Mense moet maar in die boek die storie lees daaroor. Aangrypende ervaring. Ek het die woord doodsakker gebruik en dit was absoluut 'n doodsakker. Niemand het die ongeluk oorleef nie. Ek dink daar was 25 mense aan boord, die jokkies en die vlugpersoneel. So lang strook in die mielieland wat soos 'n afgebrande pad gelyk het die strook, jy weet, en 'n boer wat ek mee gesels het wat in die omgewing is waar die vliegtuig gesien val het, een van die plaaswerkers wat met sy pragtige Sotho aksent in Afrikaans vertel van vir hierdie vliegmasjien wat die aarde slaan en hy spring terug in die lug en die vlamme spat, jy weet, dit was aangrypend. Ek moeilike storie om te doen, maar ek sal dit altyd onthou. Vertel ons gou kortliks van die Paus se besoek aan Lesotho, want ek meen daai tyd was Suid-Afrika nou nie die gunsteling in die wêreld nie en die Paus kan nou nie eintlik in Lesotho land nie en so aan. Ek kan 'n baie lang storie maak, maar ek sal dit probeer kort hou. Die Paus het Lesotho besoek, maar hy sou glad nie in Suid-Afrika aankom nie. Die rede vir die besoek was dat daar 'n sendeling was uit die 18de of 19de eeu wat hy tot heilige wou verklaar, Vader Gerard, as ek reg onthou. En dit was groot nuus. Ek meen die Paus was vir dekades nooit in Afrika gewees nie en om Suid-Afrika te besoek toe was 'n groot storie. En toe kan hy om een of ander rede nie in Maseru land nie en moet hy op Jan Smuts lughawe, destyds Jan Smuts lughawe land en moet 'n kar van daar af ry. Jy weet, dit was 'n groot ding. Die Pik Botha en PW Botha wat hom wou ignoreer, moes toe dringend nou diplomatieke hulp verskaf en wat ook al. Ek en Russell Belter was ons kameraman daai tyd. Ons het weke voor die tyd ons vir die SAIK gesê, volgens voorspellings gaan daar enigiets tussen 2 miljoen en 5 miljoen mense die ding bywoon in Lesotho. Hier gaan massas karre ry van oral uit Afrika uit om by Maseru uit te kom. Ons wil 'n helikopter hê. Ons sal dit nie met 'n motor kan doen nie, jy weet. Die SAIK het nie tweemaal ding het vir ons 'n helikopter gehuur vir 'n hele 3-4 dae rondom die Paus se besoek. En dit was toe nie naaste by die groot okasie wat almal gedink het nie. Die oggend wat die Paus die aand sou aankom, toe gaan daar 23 karre per uur oor die brug by Maseru, terwyl daar op 'n gewone dag 25 of 30 karre per uur oor die brug gaan. Jy weet, so ons vlieg die week voor die tyd oor hierdie verlate paaie waar ons die druk verkeer verwag het, waar ons nie sou kon gery het nie. So daar was, ek dink die diens wat die kerkdiens gelewer het, is deur iets soos 20 of 30.000 mense bygewoon, wat die helfte van die rugbywedstryd se bywoning is. Maar in elk geval, lang storie kort toe, dit was groot nuus, die hele ding was groot nuus, en ek hoor toe op kort kennisgewing die middag dat SAIK nuus, nasionale nuus wil die aand regstreeks na my toe oorskakel. Al ons bydraes tot daardie stadium is vooraf opgeneem, geredigeer en dan moet videoband by die poskantoor toring ingespeel dat Johannesburg het kan opvang, maar daai aand wil hulle toe regstreeks oorskakel na my toe. En ek is redelik gespanne, ek was nog nooit in my lewe regstreeks op televisie, nasionale televisie, jy weet, ek dink myself, almal gaan my sien. En dit was wel verenerig die aand gewees, en Marietta Kreur was in die ateljee gewees, ons kollega Marietta. Ek dink Rian Kruiwagen was ook my elk van Marietta moet die oorskakeling na my te doen, en uiteindelik
As alles nou reg is 2-3 minute voor die tyd en hulle druk 'n oorfoontjie in my oor en ek staan so op 'n platformpie in die nag hier 'n entjie weg van die Perdewetrenbaan af waar die Paus se kerkdiens die volgende dag sou wees. En ek hoor Marietta sê vir my, Albie, kan jy my hoor? Ek sê, ja, ek hoor jou Marietta, en so 'n klein skermpie op die platform hier voor my waar ek Marietta kan sien daarso. En ek hoor 'n regisseur sê, 2 minute, en die volgende oomblik kom Tommy Smit, een van ons tegniese manne, wat hier langs die kant al die drade en goeders moes help reg kry, kom hy na my toe, hy sê, luister, vat 'n sluk, ek gaan jou beter laat voel, en hy handig in my hande druk hy 'n skoon bottel klippies. En ek slaan 3-4 groot slukke van daai klippies weg. Krag uit die bottel is beter as geen krag nie. En toe hulle oorskakel na my toe, kan ek breedsprakig vertel van die Paus en die bus wat gekaap is deur 'n klomp terroriste wat alles die storie nog groter gemaak het. Wat ek nie besef het nie, is daar's 'n hele redaksie groep in Johannesburg by die uitsending wat agter die skerms in die ateljee's werk en hulle kan almal sien hoe grobbelaar hierdie brandewyn wegslaan. Die publiek kan dit nou nie sien nie. En elke poskantoor amptenaar by die poskantoor torings wat moet gaan oopmaak dat hierdie voer kan deurkom, sien hoe syp ek brandewyn daar. En ek onthou einde van die storie, die oomie wat elke dag vir ons in die poskantoor toring en lei die brand die bandmasjiene regkry dat ons dit goed kan stuur. Hy het altyd na drank geryk en ek was altyd geïrriteerd daarmee. En toe ons die laaste dag na die Paus nog 'n bandopname vat wat hy 'n video-opname wat hy moet insit en deur voor Johannesburg toe. Toe kyk hy my so en sê, jy kan jou dop vat, nee. Ek het hartaarde toe gekom. Albie, jy is toe nou die groot baas by OFM ook vir lank gewees. Hoe was dit vir jou om so, nadat OFM selfs geprivatiseer het, en ek dink jy was tot 10 jaar terug nog op die direksie van OFM, hoe was daai ervaring vir jou om, jy weet, eintlik as 'n joernalis en 'n omroeper dan nou 'n bestuurder te word van so 'n stasie? Dit was 'n groot leerskool geweest. Jy weet, die privatisering was 'n unieke geleentheid. Dit is nog nooit in die geskiedenis in Suid-Afrika gebeur dat 'n radiostasie privatiseer van 'n groot uitsaai organisasie soos die SAIK nie. So dit was vir ons 'n onbekende proses, maar ek het vreeslike goeie mense om my gehad wat adviseurs wat my gehelp het. Maar 'n baie opwindende ervaring. Ons het skielik met sakemanne onderhandel, ons moet oor die prys van die stasie moet ons praat om vir hulle realistiese idee te gee wat hulle kan aanbied vir die stasie. Paar Joodse sakemanne in Johannesburg, daar was 'n Sotho sakeman van Sandton of iets betrokke. Anand Singh en sy adjudante van Video Vision in Durban was betrokke geweest. Groot finansiële instellings soos Investec Bank, jy weet, so ons moet letterlik as 'n spannetjie van die radiostasie met hierdie mense praat oor die koop van hierdie nuwe besigheid, die besigheidsgeleenthede, wat is 'n realistiese prys, hoeveel geld gaan ons vir hulle kan maak. So dit was iets wat totaal buite my ervaringsveld gelê het, maar 'n mens leer baie vinnig. Ook baie lekker ervarings. Ek het nêrens iets negatiefs in die proses ervaar nie. Mens leer baie dinge. Maar 'n interessante ding, Johnny Clegg was op die direksie, hy het 'n 1,5% aandeel gehad in die stasie daardie tyd. En om met Johnny Clegg skouers te kon skuur was vir my 'n lekker ervaring. 'n Absolute gemaklike, aangename mens. Ek onthou ons het in 'n vergadering gesit in Johannesburg hier rondom die privatisering. En die aandelebeurs het 'n duik gevat om een of ander rede. Ek weet nie wat dit was nie. En ek onthou Johnny het met teedrink uitgestap en hy praat met sy makelaar en hy sê, sell. Hy probeer op sy aandele ontslae te raak dat hy nie te veel verloor in die aandelebeurs wat in duie stort. Maar 'n baie lekker proses gewees. En toe om na die tyd hierdie privaatstasie te bedryf uit 'n besigheidsoogpunt. Nie uit 'n oogpunt van beste nuus, beste dit, al die soort van norme waaraan ek gewoond was nie, maar uit 'n besigheidsoogpunt te bereik. Ook waar kan 'n mens bespaar? En ek was bitter ongewild toe ons iewers op die platteland 'n sender afgeskakel, want ons huur betaal vir Sentech vir elke sender per jaar, so is 'n duur uitgawe. En ons het besluit toe dat een van die senders bedien letterlik iets so 30 mense wat na Radio Oranje luister op 'n klein plattelandse dorpie. Ons kan nie hierdie duisende rande per maand bekostig om 20-30 mense te bereik nie. En hoe daardie 20-30 mense in opstand kom toe hulle nie meer Radio Oranje kan hoor nie, jy weet. So mens was nie altyd gewild gewees nie. Albie, jy was ook 'n boer of boer jy steeds? Nee, ek het 'n tyd lank deeltyds geboer op die plaas, op my pa se plaas toe na hy begin uittreë het en na sy dood ook in die Lukhof distrik, maar ek het die plaas 'n klompie jare gelede dat ek die plaas verkoop. Dink baie terug, dit was wonderlike tyd geweest, maar dit was die regte tyd om te verkoop. Wat gebeur het in die tyd toe ek geboer het ek by die universiteit begin klas gee.
My vrou vertel met groot smaak hierdie storie. Ek het een keer van die plaas af gekom. Ek's gewoonlik so 3-4 dae per week op die plaas. En dit was 'n Vrydagoggend en ek en sy gaan in 'n restaurant hier in Bloemfontein gaan drink ons 'n koffietjie en ons eet 'n middagete. En ek kom met my plakkies en my kortbroek en my T-shirt van die plaas af en ek gaan net so uit na hierdie redelike netjiese restaurant. En daar's 'n lastige vlieg gewees wat hier om die tafel sirkel en hy gaan sit op die muur en ek staan op, ek trek my krak uit en ek slaan die vlieg toe in die muur van die restaurant dood. Hierdie vlieg gaan my nie pla by. En my vrou was tot in haar siel ingeskok. En net die volgende dag, die Saterdag, speel ons tennis en Johan de Wet, professor Johan de Wet wat die hoof van die departement kommunikasiewetenskap was, hy het saam met ons tennis gespeel. En hy gesels oor hulle departement en sê is nou iemand wat weggaan, hy's op soek na iemand wat kan kom help klasie en my vrou sê vir hom stel vir Albie aan. Hy het nodig om weer tussen mense te kom. Lang storie kort, volgende 10 jaar is ek toe 'n dosent by die departement kommunikasiewetenskap. Ten spyte daarvan dat ek net 'n honeursgraadjie in wysbegeerte het. Johan het gesê dat 'n ou met bietjie praktiese kennis nodig. So ek het 'n kontrakpos gekry en dit was wonderlike 9 jaar dink ek wat ek met studente gewerk het. Ek het groot vreugde daar uit gekry. As jy nou kyk na die journalistiek, is jy bekommerd en as jy dink aan die studente wat by jou was, is dinge op koers sou jy sê? Die wêreld verander. So 'n ou man moet nooit terugverlang en sê dit was beter in daardie tyd en in daardie tyd nie. Ek meen die hele omgewing waarin journalistiek funksioneer het dramaties verander. En ek dink die jong mense is baie meer gereed om aan te pas daarbey. Die wêreld van sosiale media wat inligting blitsvinnig beskikbaar is 'n ander wêreld as die gedrukte koerante wêreld wat ons lief voor is en wat ons gewoond aan was. So ek dink ten spyte van die veranderinge sal dit 'n sukses wees. Daar kom altyd nuwe mense wat die nuwe uitdagings kan aanvaar. Ek dink nie ons het 'n idee wat die impak van kunsmatige intelligensie gaan wees nie. Ek dink dit gaan 'n groot rol speel. Maar as mens dit reg bestuur, 'n ongelooflike positiewe rol kan dit ook speel. Tradisionele media soos ons dit geken het verander konstant, maar daar sal altyd 'n plek wees vir 'n joernalis wat inligting bymekaar maak en versprei en veral as dit 'n joernalis is wat 'n geloofwaardigheid kan opbou dat wat hy skryf die waarheid is. Albie, jy was ook lank beoordelaar vir die Vodacom Joernalis van die Jaar toekennings. Het daai jou opgewonde gemaak oor die journalistiek? Ja, dit was 'n baie lekker tyd. Ek was seker so 5-6 jaar lank was ek 'n beoordelaar daar gewees. Die standaard van journalistiek is van die mense wat ingeskryf het, is van 'n ongelooflike hoogstaande gehalte, jy weet. Mense is so maklik negatief, weet, en hierdie sleutelkrygers op Facebook en op die sosiale media, mense is so geneig om jou blind te staar teen al die negatiewe goed. Daar's soveel positiewe goed, daar's soveel wonderlike werk wat gedoen word nog steeds in die wêreld van journalistiek. Ek net vinnig 'n storieetjie oor Vodacom vir my, so ek vertel dit met groot smaak. Ek en my vrou vlieg toe op Johannesburg toe nou vir die eindfunksie waar die wenners bekend gemaak word. En Vodacom reël nou dat ons op die lughawe gehaal word en hier staan 'n motorbestuurder met die bordjie Judge Grobbelaar. Ek het 'n foto van hom geneem. So ek was vir een dag van my lewe was ek regter Grobbelaar gewees. Albie, jy is ook baie lief vir jou kinders en jou kleinkinders. Ek wens die mense kan jou studeerkamer se dak sien, maar tussen al hierdie foto's spruik jou kleinkinders ook. Ja, ek het 6 kleindogters, 5 seuns en 6 kleindogters. En ek is baie lief vir hulle. Ja, dis 'n groot voorreg om my oupa te wees. Ek wens ek kon hulle meer sien. 2 van hulle is daarom in Bloemfontein. So ek wens ek kon hulle die ander ook meer gereeld sien, maar met die tegnologie van vandag, weer eens danksy die tegnologie, kan mens altyd video-oproepe maak en video-opnametjies vir mekaar stuur. So my familie lê my baie na in die hart. Dis reg. En jou vriende, want ek sien ook baie dikwels jou vriende, dan is julle op 'n motorfiets of julle speel brug of julle kom in Sinsa by mekaar. Dis ook 'n groot passie vir jou. Ja, hoe arm sou die lewe nie gewees het as mens nie jou vriende gehad het nie. En mens moet dit koester. Mens moet werk aan vriendskappe. Alles wat ek lees oor oud word en oor die proses van nader aan die einde kom, waarby ons vanselfsprekend uitkom, sê dat 'n mens moet pas op om jouself nie af te sonder nie. My eerste aksie as mens is, ek is heeltemal gelukkig by myself, ek het nie nodig om uit te gaan nie, maar ek dwing myself partymal om uit te gaan, want daardie interaksie met mense bring nie net eindelose vreugde nie, dit verleng ook jou lewe. Jy weet, dis deel van gesond lewe is om die gewilde Engelswoord mingle,
Mens moet meng met ander mense, mens moet jouself nie onttrek nie. So dis deel daarvan. Ek het wonderlike vriende. Ons is 'n baie hegte groepie van so 7-8 vriende waarvan een in Australië bly, maar ons probeer mekaar so eenmal 'n jaar sien wat ons saamkom en saam kuier. En dan het ek 'n paar motorfietsvriende wat saam op lang motorfietsreise gaan. Dis 'n ander storie, die motorfietswêreld. Ek is so dankbaar dat ek dink hier in my midlewe krisis hier by 40 rond het ek 'n motorfiets gekoop en ek was nog nooit spyt daaroor gewees nie. Albie, waaroor is jy spyt? Ek probeer myself so instel op die positiewe. Iemand het nou dag vir my in 'n onderhoudjie gevra as ek my lewe in 3 woorde kan opsom, moes ek dit opsom. En wat dadelik by my opgekom het was dankbaar, innig, dankbaar. Dis die 3 woorde. Mense het langs die pad soms mense seer gemaak, mense het langs die pad foute gemaak. As mense kan oordoen, sal mense dalk anders doen. Maar ek het 'n ingesteldheid van ek is baie lief vir die verlede, ek fokus baie op goed wat in die verlede gebeur het, maar ek probeer om verby dit wat nie goed gegaan het nie te kom. So, waaroor is ek spyt? Partymal wonder ek of ek in bestuur moes ingaan het en nie dalk heeltyd in die kreatiewe omgewing van die uitsaai wêreld moes gestaan het nie. Maar dan dink ek ook aan die wonderlike ander wêreld wat die bestuurskant vir my oopgemaak het, om ander mense se belange bo jou eie te plaas, personeel te probeer funksioneer as iemand wat hulle ondersteun, was my ook 'n groot voorreg geweest. En waarop is jy trots? Ek is trots op die feit dat my kinders lief is vir mekaar. Klink dalk nou, kom nou skielik uit die bloute uit. Ek het familie, verlangse familie, wat broers en susters nie met mekaar praat nie, en nie mekaar belangstel nie, en ons 6 kinders is lief vir mekaar, en hulle het kontak met mekaar, en dit beteken vir my oneindig baie. As dit my nalatenskap kan wees, is dit vir my genoeg. Wat is vir jou oneindig oninteressant? Wow, dis 'n moeilike een. Ek is nie iemand wat romans lees nie, wat fiksie lees nie. Dalk omdat ek my leestyd gebruik om in die wêreld van biografiese feite, geskiedenis, daardie soort stories te lees. So ek lees baie min fiksie. Ek sal af en toe as 'n vriend of 'n vriendin 'n boek skryf, sal ek myself dwing en ek lees dit en ek geniet dit. Maar ek is dalk te lief vir goeie televisiereekse. Ek is baie lief vir 'n paar spesifieke reekse. MASH heel bo aan my kinders sportbel. Gaan pa nou vir die 7de keer die hele MASH al 153 episodes kyk. Nou die dag vir iemand gesê, ek glo vas mens moet minstens eenmal 'n dag hardop lag. En ek kyk komediereekse ook. Ek kyk Frasier ook nou seker vir die 3de of 4de, maar daar's altyd iewers 'n episode, 'n plek waar ek uitbars van die lag. As 'n ander reeks wat my een seun my van vertel, wat ek nou onlangs ontdek het, ook al 'n ou reeks, Last Man Standing. Ek weet nie of jy dit ken nie. Die pa met die 3 dogters en die vrou, hy's die enigste man in die huis. Skreeu snaaks. Ek weet ek geniet dit so. Ek probeer so 1 episode per dag of elke 2de dag kyk en daar's altyd 'n plek waar ek hardop kan lag. Dit gee my groot vreugde. Ek weet nie of dit dalk die antwoord is wat jy nou gesê het oor TV-reekse nie, maar Madeleine van Biljon dink ek het een keer in 'n kort verhaal geskryf oor skelmpassies wat sy nou soort van guilty pleasures. Wat is vir jou skelmpassie? Sjoe, dis 'n moeilike een. Waarskynlik die televisie kyk. Ek glip partymal stilletjies intoe en hoop ek my vrou gaan nie agterkom ek kyk alweer televisie nie. Hierdie stromingsdienste het daar 'n wêreld vir 'n mens oopgemaak, né? Albei net so ten slotte, mense kan ook vir RSG 'n e-pos stuur as hulle jou boek wil bestel, info@rsg.co.za, dan sal ek dit vir jou stuur. Maar waar kan mense jou boek in die hande kry? Pieter, baie dankie. Hy is redelik in van die groot boekwinkels in die stede nou beskikbaar. Dit sal waarskynlik in die volgende paar weke by nog 'n klompie boekwinkels uitkom. Maar maklik en vinnig en dan afgelewer kan hulle vir my seun 'n e-pos stuur. My 2 seuns help my met die bemarking. Een is 'n sosiale media bof en die ander is 'n bemarkingsfoendie. So baie eenvoudig, die adres is louisgrobbelaar@icloud.com. louisgrobbelaar@icloud.com. louisgrobbelaar.icloud.com en net vir my e-pos stuur en sê hulle stel belang, hulle wil die boek koop en hy sal dan net vir hulle terugstuur wat hulle alsvoor moet stuur, adres, naam en die bedrag wat die boek verkoop vir R395 as hulle hom bestel en dan nou die versendingskoste afhangende watter soort aflewering hulle vat, is nog 'n paar rand daarby. Maar dis 'n manier om hom redelik maklik in die hande te kry as jy nie by 'n boekwinkel kan uitkom nie. En
Die boek gaan ook binnekort by die KAK&K bekendgestel word. Ja, ons is baie dankbaar om 'n geleentheid by die KAK&K te hê. Saterdagmiddag die 4de April. Ek dink is 4:00 die middag. Dit sal seker op die programme ook wees by die stalletjie wat altyd die boek. Ek dink dis by Exclusive Books se stalletjie by die KAK&K. Albie, dit is regtig 'n reuse voorreg om jou deel van die Op en Wakker span te hê op RSG. Dit het 'n onmisbare bydrae wat jy lewer daar. So regtig ontsettend baie dankie. En dit was regtig vir my 'n voorreg om vandag omtrent 90 minute met jou te kon gesels. Baie dankie en baie geluk weer eens met die boek. Baie dankie Pieter. Hierdie 90 minute het gevlieg. Groot waardering vir jou. Baie dankie. En vir julle almal by RSG. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie potgooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.